Daar's iets wat ons vanoggend oor gepraat het wat vir ons so half inlei met hoekom ons vanmiddag oor natuurlike dinge gaan praat. En soos julle kan sien, ons het 'n versie wat ons vanoggend deurgegaan het en ons het gepraat oor die konsep van dat die Here vooruitgaan. Is dit nie so nie? Stem julle saam dat dit is iets wat vir ons bemoedigend is? Dit is wonderlik om weer net daai herinnering ter harte te neem dat die Here vooruitgegaan het. Is dit nie so nie? Nou, ek sê dit soos ek sê baie versigtig, want ek wil glad nie die idee skep dat ons vir mense sê mediese veld is 'n gevaarlike ding en jy moet nooit dokters toe gaan nie en al die dokters probeer jou net skade aandoen nie. Ons is opgewonde oor wat ons geleer het, want dit voel vir ons asof dit vir ons deure oopmaak om mense te kan help met dinge wat mense nie altyd gedink het wat jy mee kan help nie. Vir my voel dit dat baie van dit wat ons oor leer, stel ons almal in staat om iemand te kan help, of dit nou my buurman of my buurvrou of iemand is, al het ek nie noodwendig mediese kennis nie, daar's bietjies wat ek dan in my gemeenskap opvaardig mee kan wees. Maar dit bedoel nie dat mense nou sê alle medisyne is gevaarlik en alle medisyne is sleg vir ons nie. Daar's 'n tyd en 'n plek vir die tegnologie en die moderne medies wat ons wel het. En onder andere een van die voorbeelde wat baie keer gebruik word, wat ek heeltemal mee saamstem, is dat as ek 'n pasiënt het wat inkom in die ongevalle in, wat in 'n koma is, en hy het 'n diabetiese koma wat hy nou mee sukkel, dan kan ek mos nou nie sê, wel, ek gaan nou eers vir hom leefstyl inligting gee en ek gaan vir hom vertel van al die gesonde kosse wat hy moet en nie moet eet nie. Hy het noodbehandeling nodig. So daar's definitief 'n tyd en 'n plek vir mediese behandeling en daar's tye waar mens meer fokus op die leefstylkant. Maar hoe meer ons van albei kante weet en hoe meer ons weet van die natuurlike kant, hoe makliker is dit vir ons om mense mee te kan help en vir onsself natuurlik mee dit kan help. Maar nou die vraag wat mens altyd wil vra is, wat was God se oorspronklike plan gewees? En dit is iets wat vir my nog 'n nuwe uitkyk op die wêreld gegee het en veral ook op my persoonlike werk. As ons kyk na die konsep van dat God altyd vooruit gegaan het, soos wat ons nou vanoggend oor gesels het, dan is die vraag, wat was God se oorspronklike ideale plan gewees vir ons gesondheid? Stem ons saam dat hy het oorspronklik geplan dat ons nie moet siek word nie. Ons sou in harmonie met hom gewees het, ons sou in harmonie met sy plan gewees het. Geen sonde, geen angs, geen vrees, niks van daai goeders nie. Ons almal stem saam met dit, reg? Maar toe sonde nou ingetree het en daar wel afbraak gekom het aan ons fisiese liggame. Waar was die eerste siekte gewees? Wat is die eerste siekte wat die Bybel van praat? Ons sien wat die Bybel sê van malaats en sê weer? Egipte het hulle gepraat van siektes. Okay. Heel eerste siekte is in Genesis hoofstuk 3. Heel aan die begin, toe Adam en Eva die eerste keer gesondig het hulle weggekruip. Wat gaan gepaard met dit om weg te kruip? Vrees? Angs? Daai gevoel van angstigheid, is dit 'n normale, gesonde gevoel of is dit 'n abnormaliteit? Dis 'n abnormaliteit, is dit nie so nie. Dit is buite God se ideaal. God het nooit dit deel gevorm van die ideale plan nie. So die heel eerste ervaring wat hulle gehad het, wat hulle liggame streshormone vrygestel het, waar daai angsgevoele ingekom het, waar daai skade begin intree het, wat kom as gevolg van stres en angs, het reg van die begin af gebeur, toe daai skeiding tussen hulle en God gekom het. En so met die gevolg, ons weet dat daar is 'n groot spektrum van siektes. Daar is dinge wat leefstylsiektes is en ons weet daar is ook dinge wat gebeur wat nie noodwendig as gevolg van sonde is nie. As my kind daar toon stamp en 'n wond kry, is dit nie omdat dit noodwendig sy is wat gesondig het nie. Mens kry beserings, jy kry ongelukke. Daar is tye wat ek dink die duiwel ons aanval. Daar's verskillende ervarings, maar ongeag van die oorsaak weet ons dat niks van dit was deel van Eden se perfekte situasie gewees nie. En dan is die vraag, wanneer het God die hulpmiddels beskikbaar gestel vir siekte? Het hy gewag vir die 6000 jaar wat die mense geleef het, tot heel aan die einde toe hy toegelaat het dat ons tegnologie het om medikasie te kan ontwikkel en X-ray masjiene en CT scans en alles dit. Het hy hele 6000 jaar gewag voordat hy hulpmiddels beskikbaar gestel het. Plante was gemaak vir genesing. Inteendeel, die Bybel praat daarvan. Die Bybel praat van dat die blare vir die genesing is. Die Bybel praat van dit wat die Here voorsien het. So dit is vir my belangrik om mee te bring, is dat
Ons leer vir mense en ons deel met mense wat ons geleer het van natuurlike goeders. Nie net omdat dit interessant is nie, nie net omdat ons iets nodig het om oor te praat nie, maar dat tot 'n mate, omdat dit ons help om te verstaan dat God voorsiening gemaak het vooraf. Hy het nie gewag totdat die hele mensdom al siek was nie, hy het nie gewag totdat daar duisende mense, hoekom ons as mens met oplossings voor 'n dag, soos 'n medikasie byvoorbeeld, kan ons 'n medikasie ontwikkel vir 'n siekte wat nog nie bestaan nie? Dit is mos onmoontlik. So uit ons menslike perspektief uit, moet daar eers 'n siekte ontwikkel, dan bestudeer ons die siekte toestand en dan kom ons met 'n paar opsies vorendag. Maar God se kenmerkende handtekening is op die oplossings wat vooraf al klaar voorberei het. Is dit nie so nie? So dit is deel van hoekom ons vertroue kan sit in die feit dat God wel natuurlike dinge vir ons beskikbaar gemaak het, want ons weet dit is sy manier van werk. Dit is sy stempel wat hy op oplossings al gesit het reg deur die hele Bybel. Is daai konsep van ek het vooruit gegaan, vooraf dit beskikbaar gemaak en daai opsies weer oopgemaak. En met dit gesê, ons kan natuurlik alles wat die Here vir ons gegee het, kan ons of gebruik op 'n goeie manier of ons kan dit misbruik. So sê dit dat alles wat natuurlik is veilig? Natuurlik nie. Mense doen ook dom dinge met natuurlike goeders en daar is ook giftige plante. So ons sê ook nie vir mense wel alles wat natuurlik is noodwendig veilig nie. Mens moet insiggewend wees, jy moet kennis opbou, jy moet leer hoe om die dinge te gebruik. Maar dit is wonderlik om net daai vertroue in die Here te kan plaas en te kan weet, die Here het voorsiening gemaak. Hy het vooraf voorsiening gemaak en hy het voorsiening gemaak op maniere waar mense toegang het tot oplossings wat nie noodwendig vir hulle net beskikbaar is as hulle in 'n sekere stelsel is of as hulle sekere finansies het of 'n mediese fonds het of naby aan 'n hospitaal is nie. Die Here wil hê dat oplossings beskikbaar moet wees, selfs vir die persoon wat 300 kilos van die naaste hospitaal bly. En dit is wat vir ons wonderlik is van baie van hierdie natuurlike middels. Dit is beskikbaar, dit is nie vasgebonde aan geld noodwendig nie. Baie van dit is dinge wat ons eintlik in ons eie tuine kan groei of wat ons maklik in die hande kan kry. So ons wil 'n paar van dit vir julle wys. Nou voordat ek hardloop in daai in, daar's 'n paar van julle wat gevra het vir kontakbesonderhede. Ek sit dit gou-gou hierso as enige iemand 'n foto wil neem of as hulle dit wil afskryf, maar ons sal dit ook uitstuur. So soos wat ons vanoggend gesê het, ons sal dit uitstuur. So as julle miskien spesifieke vrae het wat julle dalk nie nou voor almal anders wil vra nie of wat julle nie nou wil bespreek in die geselskap nie, stuur gerus vrae. Ons het nie al die antwoorde nie, maar ons probeer om te help waar ons kan of uit te vind wat ons nie weet nie. So daar is kontakbesonderhede. Laat ek net my administrasie onthou en afhandel voordat ek weer van dit vergeet. OK. Wat is die heel eerste goue reël van natuurlike behandelinge? Kom ek vra miskien eers dit. Wie van julle wat hier so is en ek sou aanneem die van julle wat besluit het om te bly vanmiddag is geïnteresseerd in dit, maar wie van julle sou graag dinge op 'n natuurlike manier wou behandel as daar 'n opsie was daarvoor? Meeste van ons wat hier so is. OK. Wat is die heel eerste ding in enige situasie, of dit nou 'n toonstamp is en of dit 'n groot sny is en of dit 'n krisis is en of dit 'n kroniese medikasie is, wat is die heel eerste ding wat ons wil doen? Goeie beginpunt. My eerste beginpunt is my vertroue op die Here en nie op mense nie. En maak nie saak wat ek weet nie, selfs met my agtergrond in medisyne en daai opleiding en ongevalle ervaring, is dit nog steeds iets wat ek myself gereeld moet herinner, is om eers te bid en om nie net te spring na dit wat ek dink ek weet nie. So ons vertroue sit ons op die Here. Die tweede groot ding wat ons in gedagte wil hou, is dat my heel beste natuurlike hulpmiddel is iets wat ek nie doen nie in plaas van iets wat ek doen. Ek weet dit klink snaaks, maar my belangrikste en een van my top natuurlike hulpmiddels is om dit wat die skade of bygedra het tot die skade, om dit te onttrek, om dit weg te vat. So ons gaan vandag praat oor dinge wat ek kan doen, goeders wat ek kan opsit, goeders wat ek kan aansit, goeders wat ek kan inneem om te help met behandeling. Maar die grootste beginpunt is om te identifiseer wat is daar wat toksies is, wat eintlik moet weggevat word. En dit is 'n beginsel wat ek wil by julle los, want dit is iets wat baie keer verlate raak. As mens leer van natuurlike middels, dan weet mense, daai krye help vir dit en die ding help vir dat en ek kan 'n poultice opsit en ek kan die ding doen en dis alles waar, dit is goeders wat kan help. Maar ek kan 'n poultice opsit totdat ek blou in die gesig is. As ek nie die toksiese goeders weggevat het nie, dan gaan dit nie help nie. So as ek byvoorbeeld natuurlike genesingsmiddels gebruik, maar ek hou aan om ongesonde kosse te eet en ek hou aan om baie suiker te eet en ek hou aan om
om baie geprosesseerde kosse te eet en wat ook al wat toksies is, of ek eet gesonde kosse maar ek hou aan om dit op tye te eet wat my liggaam dit nie kan verteer nie. Al daai tipe van dinge gaan bydra tot die feit dat die natuurlike middel op die einde van die dag nie die effek gaan hê wat ek wil hê nie. En dit is iets wat ons gereeld sien. Baie keer dan sê mense vir ons, "O nee, ek het net natuurlike goeders probeer, maar dit werk nie." Dan vra ek vir hulle, "Oké, so wat het jy nog gedoen buiten van die remedies wat jy gebruik het?" Nee, ons het elke dag die tees gedrink. Okay? Onthou julle daai lysie wat ek gestuur het, dis goed wat giftig is, het julle opgehou om daai goeders te gebruik. Ja nee, maar dis baie moeilik. Ons kan nie alles net gelyk los nie. Nou ek weet dis moeilik. Ek stry nie daarmee nie. Maar as mens nie dit wat toksies is onttrek nie, dan gaan die natuurlike remedies nie die effek hê wat jy hoop nie. Dis ons almal op dieselfde bladsy daar. So dis nie magic nie. Alright. So my eerste goue reël soos wat ons gesê het, is ek gaan my asblik wil leegmaak. Ek wil die toksiese elemente wegvat. Ek wil dit wat ongesond is, wil ek ophou gebruik en ophou om dit in die liggaam in te sit. En dit gaan dan maak dat my natuurlike middels my liggaam se genesingsmeganismes kan aanhelp, want dan is my liggaam nie besig om heeltyd net gemors te probeer uitwas nie. So dit is my reël nommer 1. Dan die volgende regtig belangrike geneesmiddel wat ons doen, is waterterapie. Nou waterterapie begin met my waterbottel wat ek drink, want as ek nie genoeg hidrasie inkry nie, dan is daar ook nie genoeg vir my liggaam om mee te werk nie. As ek my toksines gestop het en dit onttrek het en ek het my ongesonde goeders gelos, dis wonderlik, dis reël nommer 1. Maar dan as ek my natuurlike middels wil gebruik, wat hulle van afhanklik is om saam met my liggaam te werk, om skoon te maak en op te ruim en skadelike of beskadigde selletjies te herstel. En dit kan nie gebeur as ek nie goed genoeg gehidreer is nie. Nou wat is die goue reël van hidrasie? Wanneer is die beste tye om te drink? Is daar 'n goeie tyd en 'n slegte tyd om te drink? Ek sien koppe wat skud. Wat is jou gedagte by dit? Presies. So vir die wat nie kan hoor nie met die mikrofoon, as ek my hidrasie optimaal wil laat werk, as ek wil seker maak dat wat ek inneem eintlik opgevat word, dan wil ek dit drink wanneer my maag nie in sy piek van vertering is nie. En daar's 2 groot redes vir dit. Die een rede is as ek my water inneem saam met al daai kosse, dan word daai water nie so goed opgeneem en benut nie. Maar die tweede probleem is dat die water wil jy nie vat wanneer dit jou maagsuure verdun nie. Jy wil hê jou maagsuure moet skerp genoeg wees en sterk genoeg wees sodat dit jou kos kan verteer. So as jy jou kos laat verdrink in 'n klomp water, dan verloor jy die voordeel van die water en jy verloor die effektiwiteit van vertering en dan het jy vertraagde vertering en baie moeilikhede wat saam met dit gepaard gaan. So jy's heeltemal reg, ten minste 'n halfuur voor eetes, maar as jy kan 'n uur voor eetes is dit goed om op te hou met die drinkgoeders. Definitief nie tydens die ete nie. En dan wil jy ten minste 'n uur wag nadat jy geëet het voordat jy weer verder gaan begin drink. Dan het jy goeie hidrasie van binnekant af. Nou saam met dit gepaard, ons wil seker maak ons drink gesonde water, helder, skoon water. Ek wil seker maak dat my waterbronne is nie toksies nie. So as ek nie seker is nie, is die beste om my water te laat toets. As ek nie seker is of my munisipale water in my huis gesond is nie, as ek nie weet of my boorgatwater veilig is nie. Mense kyk om altyd so dan sê hulle nee, dit lyk na skoon water. Mens kan nie al die komponente van kieme en moontlike besoedeling wat ook al sien in water nie, so dit is maar goed baie keer om water te laat toets en te kyk of jou water suiwer is. En dan, ons kan 'n uur lank praat oor dit, maar ons gaan nie verder oor die waterbottel praat nie. Die volgende kant van dit is verskillende waterterapieë wat ons kan doen, en ek gaan daai nou oorslaan, ek gaan nou na hom toe terugkom, so ek gaan die ander goedjies wys, en dan sal ek heel laaste, as my tafel leeg en skoon is, dan sal ek net gou-gou vir julle 'n paar opsies wys van hidroterapie, maar ons het vanoggend 'n voorbeeld van dit genoem, met die dogtertjie met die bakke water, so ons sal nou terugkom na dit toe. Okay, so, hoeveel geld het ons sover betaal vir die terapie wat ons van praat, of die hulpmiddels? Dit is baie duur sover, né? Om die gemorskos te stop, kos vrek baie geld, is dit nie? Ek noem dit, want mense sê baie vinnig vir my, nee, gesond wees is te duur, ons kan nie so op die gezonde pad gaan nie, want dit is baie duur. Om op te hou, om iets te koop wat nie goed is vir ons nie, kos jou nie net min geld nie, dit gee vir jou krediet beskikbaar. Want dit wat jy nie meer spandeer op jou ongesonde kosse of op jou suiker of jou wat ook al nie, is geld wat dan nou beskikbaar is om op iets anders te spandeer wat gesond is. So om toksines uit te skakel is meeste van die tyd goedkoper as duurder, en waterterapie is
definitief een van ons heel goedkoopste opsies wat ons beskikbaar het. So wanneer ek in die boondoes is en ek is ver van alles en ek is nie naby 'n shopping mall of 'n gesondheidswinkel nie, is daar klaar 2 goeders wat ek ten minste kan doen wat my nie geld kos nie. Dan, ons het hulle nou nie op ons lysie gesit nie, maar wie van julle weet van die waarde van ligterapie? Het julle al gehoor van ligterapie? Wat is die goedkoopste lig wat ons kan in die hande kry? My sonskyn aan die buitekant. Gelukkig op hierdie stadium betaal ons nog nie veel nie, tensy jy sonpanele op jou dak sit, dan moet jy blykbaar begin betaal om daai ligterapie te benut. Maar meeste van die tyd is jou sonskyn is verniet en jou sonskyn is 'n ongelooflike waardevolle natuurlike hulpmiddel. Daar is eintlik bitter min siektes wat nie verbeter met sonskyn nie. Daar is sekere rare toestande waar mense se velle baie sensitief is tot die vel, maar snaaks genoeg selfs vir daai pasiënte, as hulle sonblootstelling bietjie vermeerder en hulle vel geleidelik kans gee om sterker te word, dan selfs vir hulle is die ligterapie belangrik. Ek wil kortliks raak aan 'n toestand wat mense nie altyd dink aan as jy praat van natuurlike middels nie, en dit is slaapprobleme. Het jy al gehoor van die waarde van ligterapie met slaapprobleme? Niemand van ons het slaapprobleme nie, ons almal slaap soos babatjies regdeur. Ja, slaapprobleme is een van die mees algemene probleme waarmee mense na GP's toe kom. Slaappille is 'n verskriklike algemene voorskrif wat uitgeskryf word. En een van die dinge, daar's baie goeders wat bydra tot slaapprobleme, maar een van die goeders wat 'n groot verskil maak, is om gebruik te maak van die sonlig, maar nie net om te sê ek moet baie sonlig kry nie, maar spesifiek om fisies blootstelling te kry aan die ligspektrum vroeg in die oggend met sonsopkomstyd, sowel as met sonsaktyd. Jy het al agtergekom die lig is heeltemal anderste in daai tyd van die dag. Sonopkoms en sonsaktyd is die spektrum van lig anderste, daai verskillende kleure wat in die lig is. Selfs as dit 'n bewolkte dag is, dit anderste. Vir jou oë om te kan sien die oorgang van donker na lig wat in die vroegoggend en die laat tyd nou weer van lig na donker toe gaan. Stimuleer sekere hormone, dit sit sekere siklusse in werking, dit help vir die melatonien afskeiding ensovoorts. So een van die maklikste maniere wat jy kan gebruik sonder om kunsmatige melatonin pilletjies te gebruik, is om die lig fisies te aanskou terwyl dit sonsopkomtyd is en terwyl die son besig is om te sak. Nou ons het mense wat vir ons sê nee, ek bly in die stad, die geboue is hierso reg langs aan my gebou, kan nie die sonsopkom sien nie. Jy hoef nie fisies in die sonbal in te kyk wat nou besig is om op te kom nie. Ten minste net om buite te kan wees of om jou Bybelstudie te doen by 'n venster waar jy daai ligspektrum kan sien, dit help ook al klaar. En dan boonbehalwe dit, baie mense dink dat hulle grootste teken vir om slaap te verbeter is net wat gebeur as hulle nou in die bed in gaan klim. Dis wat ek deur die dag doen, as ek buitelug oefeninge kry, as ek in die dag in die tuin werk, as ek aktief is deur die dag, dan verbeter dit nou weer my slaap. So daai blootstelling aan vars lig, buitelug, oefening en die oggendlig spektrum is baie belangrik in terme van die behandeling van daai slaapprobleme wat mense so mee sukkel. Daar's nog klomp verskillende maniere hoe die son ons help. So ons het nou gepraat van toksines wegsny, ons het gepraat van die waarde van water, ons gaan nou vas weer raak aan hom. Ons het gepraat van sonlig, vars lig. Hoe belangrik is suurstof vir my in terme van behandeling? Uiters belangrik. En as jy graag wil so 'n bietjie meer weet oor hoe die kardiovaskulêre stelsel werk en hoe belangrik daai bloedsirkulasie is, as die suurstof klaar in my liggaam is, hoe dit sirkuleer deur my liggaam, daar's 'n ander lesing wat ons in Oudtshoorn gedoen het, as ons hom ek hoop ons gaan hom binnekort kan oplaai en dan sal ons vir julle die skakels aanstuur vir dit. Maar om genoeg suurstof in my bloed te kry is belangrik en om my bloedsirkulasie aan die gang te hou is belangrik, want suurstof is een van daai komponente wat noodsaaklik is vir die genesing van enige probleme in die liggaam. Daar's nie 'n wondjie of 'n selletjie of 'n enige probleem wat kan genees in die liggaam in die afwesigheid van suurstof of as daar te min suurstof is nie. So met dit gesê, hoe belangrik is dit dat my huis genoeg suurstof het, dat ek my vensters oop het en dat daar goeie lugsirkulasie in my huis is, van kardinale belang. En ons in Suid-Afrika dink altyd, ons is in 'n warm klimaat, soos in Europa is alles toe, want dit is maar so koud, en ons dink is makliker in Suid-Afrika, maar mense sal verbaas wees hoe veel mense in Suid-Afrika nog steeds alles toehou. Ons het daai gewoonte van, ek wil nie 'n trekkie op my kry nie, so ek maak jou venster oop nie, of ons is bang as dit super warm is, dat die warm lug nie moet inkom nie, maar mense, huis moet sirkuleer, veral jou slaapkamer, het nodig om vars lig te kry. So dit is bitter belangrik om op die regte tyd van die dag daai sirkulasie daardeur te trek. Wie van julle het al ooit probleme gehad met vloeistof, moisture, dampness in die huis? Wat is nou die regte woord vir dit?
Vog, ja, as die mure so vochtig is of as daar daai vog inkom in die mure. Het jy al ooit in huise gebly wat daai probleem het? Dit raak sommer baie vinnig miwerig, want baie keer is dit nou net nat as dit net die vog is, maar dit gaan baie gou oor in mif. En mif is hyper toksies. Ek weet nie of julle dit al raak gelees het nie, maar daar's plekke in Ellen White se geskrifte waar sy sê dat 'n huis wat mif in het, moet afgebrand word. Dit is hoe ernstig is. Die Here sal dit nie so beskryf as dit iets is wat nie so erg is nie. So as ons blootstelling kry op 'n gereelde basis aan mif, of dit nou in my huis is, of dit in my mure is, of dit in kos is, of wat ook al is, dit is ongelooflik gevaarlik en super toksies vir ons. So 'n deel van om daai toksines van weg te bly, is om seker te maak dat ek gee aandag aan my omgewing, dat my omgewing my nie ook siek maak nie. Alright, kom ons hardloop verder. Ons het 'n paar opsies wat ons het in ons eie kombuise. So ons gaan net 'n paar voorbeelde noem. Daar is eintlik baie meer van hulle. Ons gaan nie deur die hele lot hardloop vandag nie. Ons gaan 'n paar basiese voorbeelde noem. En ons het 'n paar van hulle gebring. Ek het nie almal van hulle saamgebring nie. Wie van julle weet wat is daar wat ek met 'n aartappel kan doen? Kan hom eet, jy kan chips maak. Brandwonde? Wat het julle gedoen vir dit met brandwonde? Okay. Eina. Brandwonde is nie 'n grap nie. Dit is definitief 'n lekker ervaring nie, maak nie saak watter deel van die liggaam brand nie. En aartappel noem hulle die gentle potato, soos hulle partykeer sê in party van die lesings, omdat hy op sensitiewe vel kan gaan, hy kan op oop wonde gaan, hy kan op die slijmvliese gaan, soos in my oog of enige ander sensitiewe slijmvliese kan die aartappel op gebruik word. Hy gaan nie brand nie, hy gaan nie skade doen nie. En jy kan eintlik nie skade doen met 'n aartappel nie. Ek het nog nooit persoonlik gehoor van mense wat allergies is vir aartappel nie, so dit maak dit ook veilig, want dit is meeste mense kan jy dit voor gebruik. En daar's verskillende opsies, maar die heel beste opsie is om hom te rasper. Nou ek kan hom wys hierso, maar ek dink ek gaan hom nou eers nie nou rasper nie. Nou, ek het 'n interessante ding gesien by julle servetjies wat julle gebruik het op die tafel toe ons middagete geëet het. Ek weet nie hoe kom hulle nie, kom hulle in pakke. So jy koop hom in bulk. Ek weet nie presies hoeveel werk hierdie uit nie. Maar ek sou aanneem dat hierdie is 'n natuurlike vesel. Dit voel amper asof is dit 'n bamboe of 'n ek weet nie presies, maar dit is 'n natuurlike biodegradable. Okay. So jy kry verskillende opsies. Jy kry sulke lappe wat soos vir restaurantservette is wat hulle by die catering plekke beskikbaar het. En dit is 'n lekker opsie wat jy kan gebruik vir poultices. Dan het jy hierdie rolle. Hierdie rolle is bamboe lappies. So dis ook 'n natuurlike vesel. Jy weet jy kry mos vatdoekies wat ook in sulke rolle kom, daai blou en geel en wat ook al vatdoekies. Die vatdoekies kan ook gebruik word vir poultices, maar dis nie 'n natuurlike vesel nie. Die vatdoekies is plasties of 'n sintetiese vesel. En dis nie ideaal as jy poultices gebruik nie, want jy wil nie eintlik veral nat en warm plasties teen jou vel die hele tyd hê nie. Dus hoekom ons ook probeer vermy om sintetiese klere te dra, want daai plasties stel wel gifstowwe vry wat in jou vel geabsorbeer kan word. So ons wil eerder natuurlike vesel hê. So ons kan sulke lappies van die servetlappies gebruik. Ons kan gewone kitchen towel, die gewone handdoekrol wat in die kombuis is, kan mens ook gebruik en dan kry mens hierdie rolle. Nou my voorkeur is met hierdie tipe van goed bo die kombuis se handdoekrol, want daai disintegreer. As hy nat word en jy sit 'n nat poultice in hom in, dan val hy uitmekaar uit. Terwyl hierdie val nie uitmekaar uit nie. Hierdie bamboe rolletjies is wat hulle gebruik vir doeke, vir baba doeke. Hulle maak ons nou hierdie herbruikbare doeke wat met prestats vasmaak en dan het jy hierdie lappie aan die binnekant om maklik in die asblik te gooi vir as daar nou vir jou 'n geskenkpakkie in die doek is. Die lekker ding van dit is dat dit werk baie goedkoop uit. Ek is nie seker hoeveel die prys uitwerk vir daai ander pakke nie, maar hierdie werk uit op min of meer R1 per lappie. Wat gerieflik is as jy iets het wat jy graag wil weggooi. Nou charcoal is een van dit. Jy kan katoen vat, jy kan ou kussingslope opsny, jy kan ou lap hê wat jy herhaaldelik net gebruik vir poultices en dit gaan vlek. Aartappelpoultices vlek verseker daai materiaal. Dit is ek weet nie hoe hy dit doen nie, maar hy maak altyd 'n vlek daarop, so dit moet ou lap wees, maar dit is definitief doenbaar, maar ek vind dat charcoal is een van daai goeders wat net 'n pes is om uit te was. Al ek gee nie om vir die vlek nie, maar dis regtig 'n peslike ding. So ek verkies hierdie lappies terwyl ons dit nog kan bekostig. Later aan sal ons maar anyways ons kussingslippe moet opsny, dis okay, maar vir nou werk hierdie nogal lekker. Okay. So as ek 'n poultice gaan maak, wie van julle, kom ek vra miskien dit, wie van julle het nog nooit poultices gemaak nie? Ek weet nie wat jy 'n poultice in Afrikaans noem nie. Ek noem hom 'n geskenkpakkie of 'n ek weet nie wat om te noem nie. Maar wie van julle het nog nooit poultices gemaak nie? Ek sien 'n hand daarso. Julle het al poultices gemaak, julle weet.
Nog nie gemaak nie. Okay, dan gaan ek hom wys sodat julle hom weet. As julle van daar agteraf wil naderkom, is julle meer as welkom. Dit is regtig nie rocket science nie, dit is nie moeilik nie, maar dit is baie keer net handig as mens hom sien. So kom ons kyk gou-gou hierso. So my aartappel, terwyl julle naderkom, my aartappel is so handig. Brandwonde het ons nou klaar gehoor van en ek kan hom op brandwonde sit, maar ek kan my aartappel sit op enige iets wat geswel is. So of dit nou 'n knie is wat geswel het van artritis en of dit iets is wat 'n stamp of 'n stoot gekry het of 'n blou kol gekry het, waar daar iewers swelling is die aartappel baie handig want hy trek daai swelling uit. Ek kon aan die begin nie verstaan hoe dit gebeur nie en toe besef ek dis omdat hy so hoog is in minerale. So daai minerale maak dat die jy weet ons met minerale, die minerale soos hoë soutinhoud trek vloeistof na dit toe. En dit is presies hoe hy werk. As ek nou my poultice lappie opsit met my aartappel in, dan trek hy die vog saam met ander inflammatoriese goeders trek hy uit die vel uit. En ons weet ons velle is iets wat iets kan deurlaat. Is dit nie so nie, want as ek handerome opsit dan word dit ingeabsorbeer, maar op dieselfde manier kan goeders uit die vel uitgetrek word. So as ek my aartappel gaan gebruik, gaan ek letterlik net van dit rasper en dankie Wandrie vir jou lekker rasper. Nou daar's 'n paar opsies wat ek kan gebruik met dit. Ek kan dit ook meng met ander goeders, so ek gaan nou vir julle van dit wys. Julle hierdie aartappel spat nou hierdie hele kerk vol. Soos wat dit gaan gebeur. Skoonmakers gaan vra wat het die mense gemaak vandag. Okay, as ek nou my aartappel hierso op my lappie het, ek gaan nou nie 'n grootte vir nou maak nie, maar mens kan hom natuurlik so groot maak as wat jy nodig het. Ons het al pasiënte gehad, ek gaan nou hoor. Ons het al mense gehad wat byvoorbeeld ons aartappelpulses maak vir 'n groot geswelde area, miskien soos 'n groot tumor of iets in daai lyn wat ons swelling probeer laat uitkry. En dan gebruik ek of my food processor om die aartappels te rasper soos 'n masjien, of jy kry ekstra hande wat vir jou kan rasper. Dan wil jy wil soos 'n groot mengbak vol aartappel hê, afhangende van hoe groot die area is wat jy nodig het om mee te werk. As dit 'n klein plekkie is, dan gebruik jy nou minder van dit. Kom ek hoor gou eers die vraag voordat ek verder sê. Jy aartappel geskil nie. Jy hoef hom nie te skil nie. Die lekker ding van hom is dat hy trek goeders uit die vel uit. So dit is hy hoef nie eers regtig gewas te wees nie. Ek dink dit is 'n slegte ding om hom te was nie, maar dit hang natuurlik af van waar mens hom kry. As dit 'n winkel aartappel is wat miskien in gifstowwe was of iets soos dit, dan gaan jy hom definitief wel was. As hy uit jou tuin uitkom en hy het nog sand op, dan maak dit nie saak nie, want jy trek letterlik net goedjies uit en hy is veilig om te gebruik. So as ek nou my aartappel gerasper het, dan het ek nou twee opsies. Ek kan of van hierdie ekstra water uitdruk. So ek gaan nou met my hand net, as ek nou daar druk, julle kan al klaar sien daar's water wat daar uitkom, né? Ek wil van daai ekstra water uitdruk, want anders dan sit ek 'n poultice op my met 'n verband vas en oor 10 minute dan is al daai nattigheid van die aartappel is in my verbande, dan's alles papnat. So ek druk van daai ekstra water uit. Of ek doen 'n tweede opsie en dit is om nog iets beide te meng wat van daai water gaan absorbeer wat nog miskien 'n tweede medisinale waarde het. So ons maak deesdae ons baie keer gemengde poultices. Ek sal die aartappel rasper en dan sal ek sommer charcoalpoeier by dit meng en dan in plaas van om nog ekstra water te hê om my charcoalpoeier nat te kry, dan gebruik ek sommer die aartappel se nattigheid op. Dan het ek twee trekkers. Wat maak charcoalpoeier? Wie van julle het al charcoal gebruik vir remedies? Ek sien 'n paar koppe wat knik. Wat maak hy? Hoekom gebruik ons hom? Hy trek en wat maak hy met daai gifstowwe? Hy klou vas aan dit, né? Hy klou heeltemal vas aan dit en hy gaan nie weer laat gaan nie. Soos hulle in Engels sê, dit is 'n irreversible bond. So hy klou aan daai gifstowwe vas en daai gifstowwe gaan hy nie weer laat los om weer terug in die vel geabsorbeer te word nie. So dit is wonderlik. As ek my aartappelpoultice opsit alleen, dan gaan hy gifstowwe uittrek, hy gaan die swelling uittrek. Maar as ek daai poultice los vir die volgende 24 uur, dan gaan hy begin vrot en dan gaan daai gifstowwe weer terug in my vel ingaan. So eerstens wil ek daai poultice ruil. Ek wil hom nie so lank aanlos nie, maar ek kan ook my charcoalpoeier bysit. Veral vir poultices wat ek oornag gaan aanlos, wat ek nou mee gaan slaap heel nag, is dit goed om my charcoal in te meng want dan absorbeer dit daai ekstra gifstowwe en dit laat gaan nie weer van dit nie. So met my aartappel wat ek nou hierso het, ek gaan nie nou te veel van hierdie water hier uitdruk nie, maar ek gaan nou ook nie daai charcoal inmeng nie, anders is hierdie wit tafeldoek. Gaan julle my vir ewer en ewer onthou hierso. So ek gaan my gerasperde aartappel bietjie uitdruk en dan gaan ek dit net so in my lappie insit. Nou julle weer eens, as julle nodig het om nader te kom gerus nader. Maar ek maak net 'n hoopie in die middel van my lappie. So hoop ek gaan nou my hand weer skoon kry hierso.
En dan gaan ek my lappie letterlik net toevou. Nou ek vou hom afhangende van waar ek hom nodig het. As ek 'n lang nappie nodig het, ag Shane, dankie. As ek 'n lang lappie nodig het, dan gaan ek hom lank vou. As ek iets nodig het wat ek op my elmboog gaan sit, gaan ek hom dalk anders te vou. So daar's nie reg en verkeerd nie, daar's nie 'n reël met dit nie. Ek gaan nou net dit aanpas met waar ek dit gaan opsit. As ek nou net sommer 'n blokkie wil hê, dan vou ek net my kante in van my paltus. Ek vou al my kante na die middel toe. En dan het ek mos nou aan hierdie kant, het ek nou klomp laagies van materiaal. So ek gaan daai kant teen die vel sit sodat die absorpsie wat moet gebeur net hier een laagie gaan. En hierdie pakkie soos wat hy nou hierso is, dis hoekom ek hou van hierdie lappies want hulle vou alles lekker in. Jy kan die aartappel reguit op die vel sit. Dis nie 'n probleem nie. So as ek nie 'n lappie by my het nie en iemand het nou 'n swelsel en ek wil nou net 'n plan maak, dan gaan ek daai aartappel rasper en ek gaan dit net so opsit. Dis net bietjie makliker om skoon te maak as ek hom afhaal want ek kan hierdie hele pakkie afhaal en in die asblik gooi. Terwyl andersins moet hulle nou eers al daai los stukkies aartappel afwas. Maar dis nie gevaarlik om die aartappel reguit op te sit nie. As ek hom so afhaal, wie van julle julle het al aartappelpaltes gebruik? Wie van julle het nog aartappelpaltes al gebruik? Hoe ruik hy as jy hom afhaal? Baie lekker, né? Hy stink ongelooflik. Hoekom stink hy? Want hy het gifstowwe getrek. So dit is regtig, dit is ongelooflik om dit te ervaar. Toe die eerste persoon, ons het nou van allerlei slim dinge geleer. Toe die eerste persoon vir my sê jy kan aartappel sit op 'n seer plek en hy gaan help met dit. Toe dog ek hierdie mense het nou regtig hulle bitte verloor. Want hoe kan 'n aartappel nou vir jou werk? En ons gebruik dit nie net op brandwonde nie, ons gebruik dit vir swelling nou, ons gebruik dit vir absesse. As jy dit op 'n abses opsit, as jy 'n aartappelpaltes opsit op 'n abses, as iemand 'n abses het, dan sê ek vir hulle, rasper soveel aartappel as wat jy kan, maak 'n klomp paltesse sommer op, almal gelyk, sit hulle in Ziploc sakkies en sit hulle in die vrieskas. Dan hoef jy nie elke keer, elke 3 ure aartappel te rasper nie, dan het jy sommer 'n paar van hulle, maar jy wil letterlik elke 2 tot 3 ure wil jy ruil, want hy gaan trek van daai gifstowwe, maar dan wil jy 'n vars een opsit dat hy weer van voor af kan begin ruil. En dan gewoonlik na die tweede of derde paltes dan het hy daai hele abses oopgetrek, die etter dreineer en hy begin om gesond te word. Dit is ongelooflik om te sien. Die aartappel, alhoewel hy net 'n trekker is, vir een of ander rede voel dit vir my hy gee ook waarde dat daai ding makliker gesond word. Ek het nog nie spesifiek gelees dat hy antibiotika waarde in het nie, maar hy trek definitief daai gifstowwe uit dat daai goeters vinnig gesond word. En as ek dan nou byvoorbeeld met charcoal bymeng, dan trek hy daai gifstowwe nog sterker. Ek kan ook ander goeters saam met hom meng. Ek kan byvoorbeeld turmeric saam met hom meng. Borrie. As ek goeie kwaliteit borrie het, wat maak my borrie? Is hy anti-inflammatories? Gaan hy my immuunstelsel onderdruk want dit is wat jou medikasie anti-inflammatoriese middels doen. Meeste van hulle onderdruk ook my immuunstelsel. Gaan my borrie my immuunstelsel stop? Hy gaan nie. Hy gaan teen die inflammasie veg, maar op 'n manier wat hy saam met die immuunstelsel werk. Hy onderdruk nie die immuunstelsel nie. So borrie is uitstekend en ek kan my borrie saammeng met my aartappel. Een spesiale geval waar dit wonderlik werk, is vir slangbyte. Nou ek is bang om dit hardop te sê want mense dink ons is besig om regtig twak te praat en jy gaan obviously nie vir 'n swart mamba byt net vir die persoon so paltese opsit en dan vir hom sê okay, jy's nou veilig nie. Maar daar is situasies waar mens weg is van naby dat jy nie altyd naby 'n plek is nie of jy is op 'n pad wat toegereën is of wat toegewas is in 'n plaas of iets en daar is goeders wat jy kan doen. As ek byvoorbeeld vir slangbyte dit sou gedoen het, gaan ek nie so paltes doen nie. Ek gaan soveel vrouens bymekaar kry as wat weet hoe om met 'n rasper te werk en ek gaan vir hulle al die aartappels gee wat ek het om te rasper. Ons het een oproep gekry die eendag, 'n man het my gebel uit, ek dink dit was in Zimbabwe uit gewees. Hy sê vir my, hy's 'n mediese sending, hy ken baie paltesse, hy ken al die goeders. Hy bel my, hy sê vir my, "You need to help me. I've got a patient who's been bitten by a black mamba." Ek sê, "O, ja, nou tog." Ek sê vir hom, "Okay, het jy die charcoal begin?" Nee, hy het nie charcoal by hom nie. Ek dog, ag nee, wat nou? Want dis die eerste ding wat ek sou doen is ek sou daai persoon letterlik toesmeer met charcoal. Hy het nie charcoal nie. Nou hardloop my brein. Ek dink nou, okay, wat gaan hy nog doen? Ek sê vir hom, luister, kry net soveel vrouens as wat jy kan, rasper aartappels. Maak hy 'n band toe. Hy het blykbaar die pasiënt wat nou gebyt is, het iewers in 'n ou shed of iets ingegaan en hy het gaan sit op 'n hoop van iets en die swart mamba was opgerol onder dit en het hom vol op die kuit gebyt. So hy het nie net amper gebyt nie, hy het goed gebyt en binne 10 minute of 20 minute toe is daai hele man se onderbeen vol blaase soos waar daai gif al geabsorbeer was. So dit was nie net miskien is hy gebyt of miskien nie. Hulle het hom toegemaak met aartappelpaltesse. Hulle het lepels vol turmeric in daai aartappel ingemeng. Ek het vir die ou oor die foon gesê, gee vir hom soveel turmeric as wat hy sal drink. Ek het nie geweet wat ek eintlik sê nie, maar hy het regtig dit te harte gevat. So daai man het iets soos, ek weet nie, 14 eetlepels turmeric gekry binne 2 ure.
Nietemin, toe hy 4 ure later, toe die ambulans daar aankom om hom toe te begin ry na die naaste hospitaal toe is hy al klaar, okay, die blaas het al klaar begin minder raak, en teen die tyd wat hulle die volgende oggend opvolg, toe is daai man okay. Ek weet nie of hy ooit eers antivenom gekry het nie. So, hierdie goeters het baie krag, dit is regtig ongelooflik, en natuurlik, dit gaan saam met die gebed, die Here doen sy deel, maar hy gee vir ons opsies om mee te werk. So, almal weet wat ek nou met ek het nou my pakkie toegemaak. Wat gaan ek met hom doen? Ek gaan hom op die vel sit waar ook al dit seer is en pynlik is. As hy baie nat is, dan sit ek gewoonlik 'n laagie plasties oor of 'n laagie cling wrap of ek vat 'n of ander plasties van een of ander pakkies boentjies of lensies wat ek oopgemaak het. Ek sit my plasties bo-oor en dan sit ek 'n verband op om hom in plek te hou. Die moeilikste plek om 'n poultice op te sit is iewers soos 'n heup, want jy kan hom nie net maklik vasbind nie, maar jy kan wel, as jy lank genoeg verbande kry, kan jy hom bind. Hang af van hoe groot die persoon is. 'n Skouer is nog 'n baie moeilike plek. Om op 'n skouer 'n ding te kry om vas te sit is nie baie maklik nie, maar dit help om maar jou verbande soort van onderom en om die nek te sit of iets soos dit dat hy twee kante toe trek, maar dis party plekke is bietjie moeiliker as ander plekke. In daai gevalle is dit hulpvaardig om 'n plastiese laag oor te sit en dan pleister te plak. Masking tape werk ook, maar masking tape irriteer baie keer die persoon se vel, so mens moet dalk net oplettend wees en vooraf vir die persoon sê, kry jy 'n reaksie teen pleister? Want as hulle geneig is om allergies te wees vir pleister, dan het jy 'n bietjie van 'n uitdaging. If all else fails, en jy het niks om dit mee vas te sit nie, dan sit jy die poultice op en jy sê vir die persoon om daarop te lê en om te bly lê. Laat daai ding maar net teen in daai area is en dat hulle nou nie aan die beweeg is as dit kan nie. Maar nie almal het daai opsie nie. Partykeer het mens nodig om iets te hê wat jy aan die beweeg kan mee bly, so dan moet mens opsies en 'n plannetjie maak. Maar ons is mos boere, ons maak planne, so ons maak een of ander opsie beskikbaar. My poultice lappies soos wat ek hom hierso het, ek gaan nie nou charcoal meng nie, maar dis dieselfde. As ek 'n charcoal poultice gaan maak en ek gaan nie noodwendig nou aartappel bysit nie, dan gaan ek 'n bietjie charcoal poeier in 'n bak sit en ek gaan my water net bietjies bysit en hom versigtig meng totdat dit soos 'n tandepasta is. Dis min of meer die dikte wat ek na toe mik is 'n tandepasta of peanut butter tipe van dikte. En as ek nou my charcoal mengsel in my bak het, dan gaan ek my lappie oopsit soos wat ek nou gehad het en ek smeer my charcoal net aan die binnekant, so groot en 'n bietjie groter as die wond. So sê maar ek het nou 'n absessies op my arm wat ek nou wil hanteer en die absses se rooiheid is so groot, dan wil ek my poultice maak dat die charcoal verby die rooiheid van daai seerplek is. Maak dit sin? So dis hoe ek my poultice se grootte gaan bepaal. Weereens, ek gaan net die kante invou en dan gaan ek hom opsit, 'n plasties en dan 'n verband of 'n ding oorsit. Ja, as ek charcoal poeier alleen gebruik, as dit nou nie so saam met die aartappel is nie, dan het ek baie keer 'n binder nodig wat saam met hom kan gaan. So ek kan gemaalde lynsaad kan ek gebruik om saam met hom te meng. Mense vra my altyd in watter verhouding het ek nodig om dit te doen. Dit hang af. As dit 'n swart mamba byt is, dan gaan ek baie charcoal poeier gebruik en miskien nie soveel flaxseed nie want ek wil daai charcoal so sterk as moontlik hê. As dit 'n klein seerplek is, as dit 'n bysteek is of iets soos dit, dan kan jy 50-50 of jy kan selfs 2 lepeltjies lynsaad vir elke 1 lepeltjie van charcoal wees. Charcoal is lekker sterk, so jy kan redelik maklik hom verdun met jou lynsaad 2-1. Maar andersins half-half is maklik om te onthou. Ander binders wat jy ook kan gebruik, 'n mens kan oats ook gebruik, so rou oats is een opsie, dan is dit goed om gewoonlik lou water te gebruik want hy maak dat daai oats 'n bietjie makliker bind. Om oats fyn te maak soos 'n oat flour werk nog beter. As ek nie flaxseed het om fyn te maak, kan ek gemaalde, wat is oats in Afrikaans? Havermout, nee? By Afrikaans is iets verskriklik. So dit is opsies vir binders. As dit 'n noodgeval is, ek het niks anders nie en die persoon wat ek probeer help het Weet-Bix in 'n lys, ek vir hulle crush 'n bietjie Weet-Bix saam met daai charcoal en meng dit, hy bind hom ook. So wat ook al mense het om hom te kan doen. As dit iewers is waar ek nodig het om daai poultice nat te hou, ek probeer dan dink aan scenario's, maar partykeer dan droog dit uit sodat dit, as ek byvoorbeeld dit oor 'n wond sit en ek was baie bekommerd dat daai wond gaan vasplak aan die poultice en ek wil nie hê dit moet droog raak nie, dan kan 'n mens 'n klein bietjie olie bysit. Jy kan 'n klein bietjie klapperolie bysit of 'n klein bietjie olyfolie bysit in jou mengsel, maar nie baie nie. Jy gaan nie net olie gebruik nie, jy gaan dalk 'n bietjie olie bysit, net dat hy help dat daai poultice nie uitdroog nie, want as jou poultice lappie baie droog raak, dan trek hy lae vel af, as dit soos jy maar byvoorbeeld op 'n brandwond of iets soos dit is. Meeste van die tyd is die beste olie om klapperolie te gebruik, want klapperolie is ook antibakterieel, hy is ook anti-swam of antifungal en hy is antiviraal, so hy voorkom ook die groei van infeksies. So as ek hom nou al klaar op 'n abses het, dan gaan ek dalk 'n bietjie van dit gebruik om ook teen daai infeksie te beklei, ja.
Jy kan. So jy kan meeste van Okay. Die vraag is vir die en sê net as ek reg gehoor het, vir die poultices wat ek gaan vries, wil jy weet of jy watter poultices gevries kan word en watter nie. Verstaan ek reg? So jy kan regtig waar enige van hulle vries. Jy kan jou aartappelpoultices plain kan jy vries. Aartappel saam met turmeric, aartappel saam met charcoal kan jy ook vries. Jy kan plain charcoal poultices ook maak en vries. So as jy byvoorbeeld daai charcoal mengsel het met lynsaad of met oat flour of wat ook al, dan kan jy dit ook in 'n groot maat maak in 'n groot mengbak en dan 'n klomp poultices maak. Ek partykeer dan vries ek daai poultices almal so teen mekaar, maar toe ek in die moeilikheid ek dit doen, want as hulle gevries is, dan kan jy nie lekker uitmekaar uitkry nie. So dit is goed om hulle of 'n laagie van plasties tussenin te hê of hulle elkeen in 'n aparte Ziploc sakkie te sit. Of daai freezer bags, daai of sandwich bags werk ook nogal lekker, hulle is bietjie goedkoper. Maar dit help net dat hulle apart is en dan as hulle gevries is, as ek nou byvoorbeeld 'n bysteek het, daai gevriesde poultice is so lekker want jy sit hom net so gevries op daai bysteek. Daai koel gevoel help sommer al klaar vir die brand en die pyn van dit. So dit is eintlik 'n lekker noodhulp ding om te hê. Selfs al is daar nou niemand in die huis wat siek is nie, om 'n paar charcoal poultices te hê en altyd in die vrieskas te hou want hulle haal maklik uit en is vinnig beskikbaar in 'n noodsituasie om sommer gou op 'n insekbyt of 'n spinnekelbyt of 'n ding te sit. Of op 'n slangbyt, ja. Vir die slangbyt as ek sê maak sulke groot poultices. Sit hulle daar op daai spesiale rakkie in die vrieskas. Miskien moet ek bynoem vir die slangbyte, as ek regtig 'n slangbyt situasie sou hanteer, dan is daar uitwendige goeders wat ek gaan doen. So ek gaan soveel as moontlik aartappel, charcoal, turmeric gaan ek buite op gebruik. Die ander ding wat ek wil gebruik vir slangbyte is plantain. Nou plantain, ek moes 'n foto eintlik ingesit het want ek sien hy is iets wat hierso baie groei. Ken julle die plantain herb? Hy groei in die grasperke. Ek is seker meeste van julle het dit al 100 keer gesien, selfs dalk 'n tuinier betaal om hom uit te roei uit die tuin uit, maar mense besef nie dit is 'n medisonale plant nie. Hy's een van die hy groei so blommetjie formaat, so al sy blaartjies kom uit 'n middelpunt uit, hy groei so uit. As hy baie water kry, maak hy lekker redelike groot blare. Hy het sulke langwerpige blare en al die blaar se are loop langwerpig tot op die punt. So hy's kenmerkend dit. Dan het hy so lang stokkie as hy in blom gaan, het hy 'n lang stokkietjie met so klein fyn net so klossietjie wat aan die bokant is. As ek nou 'n foto, ek sal dit op die groep sit. As ons 'n groepie maak, dan kan ek 'n foto daarvan opsit, maar as julle dit nou sien, gaan julle besef dit groei oral. En plantain het 'n natuurlike ensiem in wat ook help om slangbyt se gif af te breek. So turmeric en plantain is goeie teengif opsies. En dan nog 'n wat saam met dit gaan is roosmaryn. Roosmaryn het ook teengif meganismes, as ek dit so kan sê. So as ek nou iemand het wat 'n slangbyt het, dan gaan ek vir hom daai goeders van buite af opsit, maar ek gaan ook vir hom dit gee inwendig. Ek gaan hom turmeric gee om baie te drink van en 'n mens kan vir hom tee trek met die plantain en met die roosmaryn om ook te help om van binne af daai gif teen te werk. Slangbyte is seker een wat ons ook 'n volle ses op sy eie kan doen, want mense wil uit die aard van die saak uit 'n paar ander goeders daar doen. Jy wil die persoon kalm hou, jy wil hom nie angs opwek dat daai gif meer sirkuleer nie. Daar's 'n paar noodhulp goedjies, maar ons gaan nou hom op eise daarso. Daar's 'n vraagie daar agter dink ek. Cayenne is 'n baie goeie natuurlike middel vir verskillende scenario's. Hy kan help in noodgevalle ook. Ek moet nou mooi dink of ek hom sal gee vir 'n slangbyt want hy verbeter bloedsirkulasie en ek is nie seker of ek sou nie rooi peper in 'n slangbyt gegee het nie. Hy mag dalk nog steeds hulpvaardig wees, maar as ek nie seker is nie, dan weerhou ek eerder as wat ek iets gee. So ek gaan daai en sal ek eers gaan oplees om mooi te gaan kyk in terme van slangbyte. Maar rooi peper, terwyl ons van hom praat, is 'n goeie natuurlike middel om byderhand te hou. Hy is iets wat waardevol is as ek byvoorbeeld wonde het wat aan die bloei is. Jy kan dit reguit in 'n wond instrooi en hy help om daai aartjies toe te laat gaan. So hy help om bloeding te stop, maar inwendig help hy om bloedklonte te voorkom. So ek gee hom byvoorbeeld as ek iemand het wat 'n hoë risiko het vir bloedklonte, of dit nou are is wat in hulle bene is wat verstop en of dit hulle risiko is van beroertes of sulke goeters, dan is dit ook iets wat kan help vir hulle om op 'n gereelde basis te vat. Veral hierdie natuurlike opsies wat ons noem, sal ons nog ekstra inligting verder na die tyd deel, want ek weet mense kan, daar's soveel vrae wat opduik op mense gedagtes. So hou die vrae definitief en ons kan altyd verder ook weer nog soos artikels deel daarvan. Ek weet met rooi peper is daar's klomp inligting wat daar is van sy verskillende voordele wat mense uit hom trek, ja. Hoeveel keer 'n dag vir die rooi peper? So dit hang af van waarvoor. As dit iemand is wat 'n baie hoë vir langtermyn gebruik. As dit hoë risiko is vir beroertes of iemand wat 'n groot kardiovaskulêre geskiedenis het, dan sou ek sê ten minste 2 keer 'n dag, maar daar is gevalle waar ons dit opstoot na 3 keer 'n dag toe.
Daar is ook gevalle waar mense nie so hoë dosis vir mense wil gee nie. So ons probeer maar baie keer as dit regtig 'n persoon is wat klomp kroniese probleme het en veral as hulle op medikasie is, dan is dit vir my altyd goed om direk met hulle te praat dat ek net daai risiko bietjie kan uitvind. Maar as ek byvoorbeeld nie klomp kroniese siektes het nie en ek is nie op klomp medikasies nie, is dit definitief veilig vir my om ten minste 2 keer 'n dag rooi peper te gebruik, ja. Alright. Kom ons loer gou in terme van die poultices. Is julle tevrede met poultices hoe mense dit kan gebruik? Ons het nou vandag het ons spesifiek gepraat van charcoal, die turmeric en van die aartappel, maar daar's ander dinge wat ek ook in poultices kan insit. Ek kan byvoorbeeld koolblare gebruik vir my poultices. Ag jy's oulik jong. Dis plantain. Dit is die kruie wat ek nou van gepraat het. So hy groei regtig wild in die grasperke, baie keer in publieke areas en in die parke en sulke plekke. Partykeer as daar grasperke is waar soos weivelde wat hulle vir die beeste het, teen die koppies op of teen die heuweltjies op en sal met baie keer plantain ook sien wat groei daar. Interessant genoeg, daar sekere diere wat hom eet, wat hom saam sal eet net as deel van hulle voer. Ander diere wat hom sal uitlos, maar as hulle siek voel, sal hulle spesifiek na hom toe gaan. So ja, ek dink amper perde gaan spesifiek plantain toe as hulle siek raak. So hierdie is hulpmiddels wat mens kan gebruik in verskillende situasies. Kool, wat maak kool? Kan ek koolblare gebruik vir 'n poultice? Hy's antibakterieel en hy help ook om gifstowwe uit te trek. So ek kan kool sit op absesse. Ek weet die vrouens wat byvoorbeeld borsvoed en wat mastitis kry, kan hom gebruik. Ek kan hom gestoom opsit dat hy warm is of ek kan hom in die yskas sit en hom koud opsit. Dit hang af van die scenario en waarvoor dit die beste gaan werk. So daar's opsies soos dit wat in ons kombuise is. Ja. Ja en nee. Vir velkanker is die vraag wat of die poultices wat dit sal help. En as dit kom by velkanker en enige ander kanker, ja, poultices help vir dit. Dis goed om poultices op te sit, maar ek kan hom nooit hanteer net met buitewerkende poultices nie. Ek moet altyd die kanker van binnekant af ook hanteer. So ek moet my gifstowwe uitskakel en ek moet seker maak dat ek my goeie goeders van binnekant af ook inneem en my gesonde kosse inneem. So my kanker is binne en buite, soos met meeste probleme moet ek hom albei kante hanteer. Maar ja, vir gewasse wat wel op die vel sit, is aartappelpoultices baie goed. Ek het al gehoor van mense wat net langtermyn aanhou met die aartappelpoultices wat hom wel uitsorteer. Mens kan knoffel bysit by jou aartappelpoultices. Jy kan gerasperde knoffel of fyn gesnyde knoffel bysit. Hy is antibakterieel, antifungal, anti-swam. So hy werk ook vir baie van daai velprobleme. En dan kan 'n mens, daar is plantain byvoorbeeld, daai ene wat ons nou die foto van gewys het, kan mens ook op velprobleme sit en velkankers. Met velkanker is die groot ding om te onthou, eerstens, hy gaan nie opklaar as ek nie die binnekant uitsorteer nie, maar die ander ding ook is, dit is 'n stadige proses. Partykeer dan sit mense 'n poultice of 'n ding op vir 'n week en as daar niks verskil is nie, dan sê hulle o nee, die natuurlike goeders doen niks nie, maar dit vat tyd. Want ek is mos nou nie aggressief soos wanneer ek hom sny of kunsmatig uitvat nie. So dit is maar net belangrik om geduldig te wees en te weet dit vat tyd met hoe lank 'n mens 'n uitwerking gaan sien. Ek probeer nou dink wat 'n ander poultice ek nou gou-gou net wou genoem het. Ja, comfrey het ek wou eintlik van die blare gekry het en ons was toe nou net nie op 'n plek waar ons nou op die oomblik blare in die hande kon gekry het. Wie van julle ken die comfrey plant? Kyk, dis wonderlik. Ek sien julle ken hom. Hy groei mos lekker groot. Hy het sulke groot blare wat baie lekker is om teen jou vel te hê. Is dit nie so nie? Okay, so julle ken ek toets net of julle regtig die plant ken. So comfrey se blare is mos daai verskriklike prikkelrige blare en hy het klein fyn haartjies op wat ook onder jou vel kan ingaan. Dit is baie ongemaklik, maar ek kan my comfrey blare kan ek opsny in kleiner stukkies en ek kan dit in my versapper ingooi. Ek kan dit deur my blender sit en snaaks genoeg dan help hy. Maar selfs al gebruik ek dit, ek het al gesien selfs al maak ek hom fyn soos dit ek maak letterlik 'n comfrey smoothie en ek sit hom dan in 'n poultice, dan is daar nog steeds van daai prikkeltjies wat baie keer my vel kan irriteer. So wat ek doen met hom is ek sit 'n dubbellaag materiaal of baie keer 3 laag materiaal, want hy gaan nog steeds intrek. Hy gaan genoeg van sy vloeistof laat deurkom as ek nou daai paparysel van 'n smoothie gemaak het, dat dit nog steeds in die vel in absorbeer. So comfrey absorbeer in die vel in. Hy trek nie net uit nie, maar daar's komponente van hom wat intrek in die vel in. En sy ander naam is die beendokter of die in Engels noem hulle hom die bone doctor of the bone, daar's 'n ander naam vir hom ook. Knitbone, ja. Die voordeel wat hy het is dat daai komponente wat intrek in die vel in het wat hulle noem 'n cell proliferator in. En dis maar net 'n groot woord vir iets wat help vir die dit versnel hoe vinnig my liggaam nuwe selletjies maak basies.
So as daar skadelike of 'n area is wat beskadig is, of dit nou 'n been is wat gebreek is of ligamente wat geskeur is of selfs 'n vel wat 'n wond het, as ek daai comfrey poultices bo oor dit aansit, dan versnel dit die proses of die tempo waarteen my liggaam die ou selletjies wegvat of die beskadigde selletjies wegvat en nuwe gesonde selletjies vorm. En ons het al gehoor van die getuienisse van mense wat byvoorbeeld 'n gebreekte been het, wat comfrey poultices gereeld opsit, elke 4 ure uitruil met nuus, wat letterlik binne 2 tot 3 weke al 'n gips kan afhaal en heeltemal pynvry is met daai been. Ek weet Barbara O'Neill praat op een van haar praatjies, praat sy ook van comfrey waar hulle dit opgesit het op iemand met 'n beenbreek. Daar's 2 bene aan die onderkant hier so onder my knie. Iemand het albei daai bene gebreek, met ander woorde daar's nie een been wat die ander been stit nie, dis albei mors afgewees en daai persoon het binne 6 weke geloop met comfrey poultices wat hulle opgesit het. So comfrey is uitstekend, hy versnel genesing regtig waar. 'n Ander getuienis, ek dink julle het hom seker ook al gehoor, dis ek dink amper is Dave Fiedler wat die oorspronklike besering gekry het, maar in elk geval iemand wat gesny is met die hele voorpunt van sy vinger wat afgesny was, dat die hele sagte kussentjie van die vinger af is tot op die been en hulle het comfrey poeier gemaak, gedroogde comfrey blare gedroog of comfrey root gedroog en dan het hy net sy vinger elke keer in daai poeier ingesit en binne 'n paar weke toe kon hy gitaar speel, so goed het daai vel aangegroei. So dit is ongelooflik hoe goed hy werk, ja. Dis die plant. Ja, sorry, ek het nie gesien het hom geruil nie. So dit is die comfrey blaar. Hy lyk definitief in verskillende omstandighede anders. Dit hang af 'n bietjie van hoeveel water hy kry. Partykeer is sy blare kleiner, ander kere as hy goeie grond het en goeie water, dan maak hy massiewe groot blare. Mens kan sy blare gebruik en jy kan sy wortel gebruik. In die areas waar dit vries in die winter, so die Karoo areas waar dit soos ryp en dit, dan gaan sy blare heeltemal dood. Maar veral dan in die winter, wanneer die blare weg is die wortel het die sterkste krag. Dan kan mens nou weer die wortel van dit uitoes en dit uitdroog en dit gebruik. Ek dink in julle area sal julle waarskynlik blare op daai plant hê reg deur die jaar, so julle kan heel jaar kan julle die blare gebruik. Maar dis die blare wat daai prikkeltjies op het. So as mens van die wortel kan kry, partykeer is dit makliker as jy areas het wat iemand sê maar baie sensitiewe vel het en hulle kla dat die poultice hulle irriteer, dan is dit goed om die wortel eerder te gebruik as die blaar. OK. Klomp verskillende poultice opsies. Ons het nou 'n paar van hulle deur gepraat. Miskien moet ek gou-gou noem op die onderwerp van poultices. As ek nie poultices by my het nie of ek is nou nie op 'n plek waar ek poultices het nie, is essensiële olies 'n alternatief wat lekker kan werk baie keer. Nou ek gaan nie altyd direk na essensiële olies toe nie, want dit is baie keer goed om dit is eintlik altyd maar goed om die plant in sy oorspronklike vorm te gebruik wanneer ook al dit moontlik is. Hoe varser daai plant is, hoe beter. As ek hom nou net gepluk het, het hy die beste medisinale waarde. En dan het ek my tweede beste en derde opsie. So my tweede beste opsie is my gedroogde plant of wat ek nou iewers geberg het vir 'n tydjie. Maar my essensiële olies is wel baie gerieflik want ek kan hulle saamdra in 'n handsak, ek kan hulle in 'n tas hê, ek kan hulle oral saam met my hê. En daar is 'n groot verskeidenheid van hulle. Ek gaan nie nou in al die detail gaan van opsies nie, maar die een wat ek seker die meeste by my hou is tea tree olie. Nou een van die redes hoekom ek hom by my hou altyd in 'n olie is omdat ons hom nie regtig in die plantvorm baie kry nie. Ek weet in die fynbos area naby die Langkloof is daar tea tree wat daar groei, maar ek het nog nie tea tree net in ons gewone areas gesien nie. So ek hou maar gewoonlik van die tea tree by my. Hy werk baie goed as 'n antiseptiese middel. So as daar 'n seerplekkie is wat 'n skraap het, en ek is nou bang dat daar infeksie in gaan kom, werk hy goed vir dit. Tea tree is ook uitstekend as 'n anti-swam. So vir daai voetvangus wat die kinders by die swembaddens optel of by publieke plekke optel, toenaal, swaminfeksie wat in die naels inkom, daai tipe goeders is tea tree baie baie goed. Een ding net met 'n swaminfeksie, hy gaan nie oornag gesond word nie. Jy moet vasbyt. Jy moet aanhou dit opsit en aanhou dit opsit en vasbyt vir 'n lang tyd en jy moet dit ook inwendig hanteer. So ons het 'n protokol wat ons mense gewoonlik aanstuur om inwendig ook daai swaminfeksies uit te sorteer. Maar tea tree is handig. Wat is die alternatief as ek nou nie essensiële by olie by my het nie en ek het nou nodig om gou-gou wonde skoon te maak? Sê maar byvoorbeeld 'n kind het geval en hulle het hulle nerf afgeval met die fiets en ek wil ietsie skoon maak en ek wil nou nie chemikalie so goed gebruik of Savlon of iets soos dit gebruik nie of ek het dit nie by my nie. Wat is die maklikste alternatief? Soutwater is definitief 'n goeie opsie. En as ek hom nog 'n upgrade wil gee, dan gaan ek knoffel tee maak of ek gaan eie tee maak of sommer 'n kombinasie van die twee. Knoffel en eie is sterk antibakterieel, hulle beklei infeksies. So as ek byvoorbeeld 'n wondjie soos 'n skraapwond het wat ek oor en oor gaan wil skoonmaak, gaan ek gewoonlik, as ek nou dit sou doen, dan kan ek of net soutwater gebruik
of ek kan 'n teetrek met knoffel en eie en sout by dit gooi, dan het ek sommer die voordeel van almal van hulle. Die lekker ding van die eie in dit is dat eie versnel ook genesing, spesifiek op vel en op slijmvliese. So as ek my tee trek met daai eie, dan is dit nie net iets wat skoon maak en die plekkie jy weet kieme wegvat nie, maar dit genees ook vinniger as ek daai eie water gereeld gebruik. En daai mengsel van knoffel, eie en sout as ek 'n tee trek en dit gebruik, is ook 'n wonderlike behandeling vir goeters soos koorsblare en shingles. Kan nou nie gordelroos, kan ek hom ook nie onthou nie. So daar is natuurlike opsies om kieme dood te maak, daar's natuurlike opsies om die bytplekke en die seerplekke en die swelling te hanteer. Wie van julle het al eie gebruik, buiten van nou, as ons het nog gepraat van die tee wat ek met hom kan trek? Ek sien julle gebruik hom vir die hoes, wat maak julle met hom? Ek het net vandag namens my ma Hier kom 'n storie. Wat 'n mikrofoon dan kan jy hom sommer. Hy is reg, hy's net vir die foon, ja. Bronchitis gekry, seker sê ek het 8 keer in 1 jaar en die een aand kan my ma nie aan die slaap raak nie Want jy hoes almal wakker. Ek weier om eie onder my voete te sit en ek wil dit nie vir my nie. Sy sê van nou sê jy gaan dit onder jou voete. En sy sit vir my elke voet in 'n sakkie gesit ons die kous vir elke plek en dit was 5 minute. Toe sy chips vir die res van die dag. Jy is nou die tweede persoon in letterlik 1 week wat praat van hoe vinnig dit werk. Nie net dat dit werk nie, maar hoe gou daar verligting gekom het met dit. Ek het dit self beleef. Ek het COVID gehad, maar ek het verskriklike hoes gehad. En iets tot die plaas. So ek net die eie bestaan hier toe ek bors gesit. Whoops waps. So eie is ongelooflik omdat hy so vinnig intrek in die bloedstroom in. En ons weet hy trek in die bloedstroom in want as ek gister of eergister knoffel geëet het, dan ruik ek hom nog die volgende dag, is omdat hy in my sirkulasie is. En ek sukkel baie keer om hom uit my sirkulasie uit te kry, maar hy absorbeer vinnig, so hy's in die stelsel en met die gevolg het hy sy antibakteriële en antivirale waarde is letterlik dan sistemies. Dis nie net lokaal waar ek dit opsit nie. En dit is waar dit so wonderlik werk vir daai long en verkoue probleme, is dat hy regtig deursirkuleer deur die hele stelsel. En baie griepe, alhoewel my ergste simptome in my neus en my keel is my verkoue 'n sistemiese ding. My griep en daai tipe goeters is eintlik amper, as jy dit so wil definieer, is amper 'n septisemia tipe van ding. Dit is 'n infeksie wat in jou bloedstroom is en sistematies is. So hierdie tipe van middels wat so intrek in die bloedstroom in is waardevol want hy werk letterlik soos 'n sistemiese antibiotika. So julle het dit onder die voete gebruik. Wie van julle het dit nog nooit onder die voete gebruik nie? Okay. As julle wil loer, ek gaan hom vinnig net hierso wys. Daar's verskillende opsies. Checker sakkies werk baie goed, maar hierdie werk lekkerder want hy sjoef nie so baie terwyl jy slaap nie. En jy kan hom makliker in die kous wegpak. Die checker sak kom tot by jou knie toe amper en dan sjoef hy jou man wakker en dan moan hy met jou omdat jy heel nag sjoef. Dit is so, julle weet, die van julle wat dit gebruik het weet, dit is die realiteit van hierdie situasie. So al wat ek maak met my eie as ek die poltes doen, Abby weet al, as hy sien hier kom mamma met die sakkie so in die gang af, dan weet sy al hoe dit gaan. Ek sit die sakkies gewoonlik eintlik op die vloer en dan sny ek hierdie spulletjies sommer op die vloer. Want wat ek doen, is ek sny hom sommer reguit in die sakkie in. Dan moet ek nou net nie nou deur alles sny nie. Ek sny net sulke skywe of sulke ringe. Mens kan hom drink oom en dan die lekker ding as jy hom sommer vinnig, oom kan hom soos 'n appel eet ook. Ek weet die pasiënte sê baie keer hulle doen dit en dan sê ek vir hulle, okay, doen jy dit maar lekker. Ek gaan dit nie doen nie, maar doen jy dit is okay. Ek sê okay as jy dit doen. Ek het gekyk dan, is dit een jaar van uit die al teruggekom en ek het 'n verskriklike ligweginfeksie gehad en ek het op die bus het ek 'n ei geëet want ek kon al lank nie asem. Nou almal om my was nie baie gelukkig nie, maar Jy praat nou van almal om jou wat nie baie gelukkig was met jou nie.
Ons het hierdie jaar baie tyd spandeer in ons karavaan en op 'n stadium toe is ons almal siek na die een kamp en ek sit onion poultices op almal se voete. Ons almal sjoef daai karavaan vol vir die aand. En ek vergeet daarvan volgende oggend het ek dit afgehaal en ek gooi dit in die asblikkie en ek vergeet daarvan 2 dae later. Kom ek in die karavaan in van buite af en ek dink by myself, hier iewers is iets wat verskriklik stink. Wat vrot hier so en ek is deur al wat 'n kas is en ek soek hierdie yskas en ek soek oral deur want ek het vergeet van die eie wat ek afgehaal het. So dit is maar die realiteit van dit. Daai reuk bly, jy moet dit weggooi en weggooi. Nie in jou huis los nie, want as jy dit môre afhaal, is dit dieselfde soos die aartappel. Hy trek soveel gifstowwe uit dat dit stink. Maar dit werk. Okay. So ek sit my aartappel. Ek sit my eie, ek sny die skywe so en ek sit dit sommer reguit net so in die plastiek sakkietjies en hierdie sakkies werk baie lekker want hulle vorm is ook lekker vir 'n voet, maar dit hang af van hoe groot die persoon se voet is. Dan kan hulle voet letterlik net so kaalvoet net so teen in die eie vassit. En dan as die voet nou vas is, ek gaan nou nie vir julle vra om 'n demonstrasie maar te doen nie, maar as die voet nou so hier op is, dan trek jy net hierdie op en jy trek die kous net bo die hele plastiek sakkie aan en daar is dit aan. En hy bly so teen die voet se sool en jy slaap met hom en as jy gaan loop in die middel van die nag om toilet toe te gaan om te gaan piepie, dan voel jy dit voel so snaaks om op daai eie te loop, maar dit werk soos 'n bom. Môreoggend haal jy dit af en gooi dit ver weg en dan was jy maar jou voete. Leer nou maar van my af. Ek druk die plastiek sakkie in die kous in want ek wil nie sjoef nie. Maar dan loop die eie sap op jou beddegoed en dan stink jou beddegoed ook nou vir die volgende 3 dae. So vat maar eerder die sakkie opper en trek die kous maar bietjie hoër op teen die been. Dit is maar net 'n praktiese wenk wat 'n bietjie help dat daai eie nie so uitloop in jou beddegoed nie. Nou met dit gesê, met alle poultices, of dit nou die eie is en of dit die choco poultice is, julle ken dalk linnensywers. Ek sê maar net dit is iets handig om in jou huis te hê. Dit is ook okay om net 'n ou handdoek neer te sit op jou bed of waar ook al die poultice is, maar die linnensywer werk lekker want hy het sy absorbeerkant en hy het sy plastiese kant. So as jy hom oop sit op 'n bed, dan maak dit net die skoonmaakproses 'n bietjie makliker. O ja, dis die ander ding met die checkersakkies wat ons nie altyd onthou nie, is dat meeste van die tyd het hulle 'n gaatjie aan die onderkant soos wat hulle mos daai hulle uitmekaar uittrek en dan loop die eie sap ook onder daai checkersakkie uit. So hierdie sakkies werk beter vir dit. Okay, nou wil ek net gou vinnig loer wat het ek nog hierso vir my heel laaste goed. Julle moet vir my waai hoor. Ek sal aanhou praat tot môre toe. Ek ietsie vra. Asseblief. Ons het nou gepraat oor die olies. Jy het gesê dat as ons byvoorbeeld 'n wond het, kan jy sommer so as ek byvoorbeeld nou 3 olie vat en ek het nou geval en ek het nou 'n mooi groot wond. Gaan ek daai 3 olie direk net so op daai wond sit, kan ek hom nie meng met 'n carrier oil soos kapperolie of iets. Baie goeie vraag. So die vraag is, kan ek my essensiële olies net so gebruik en spesifiek op 'n wond of moet dit gemeng word met 'n carrier olie of 'n verdunning olie? Die antwoord vir dit is, volgens die boeke sê hulle jy mag nooit 'n essensiële olie opsit op 'n vel direk nie en ek sou sê dit is maar oor die algemeen die veiligste opsie. Ek weet vir ons gesin het ek dit nou al deur die toets gesit dat daar is 'n paar van hulle wat ek net so kan gebruik, so tea tree olie en lavender essensiële olie weet ek kan ek op ons velle sit direk sonder 'n probleem. Maar ek weet daar is mense met sensitiewe velle wat dit nie so kan doen nie. So mense, dit is maar goed om dit te toets op 'n plek wat nou nie 'n oop wond het nie of op 'n sensitiewe deel van die binnekant van die arm is maar 'n goeie plek om baie keer te toets. En as mens voel hy brand, dan verdun hom eerder. En mens, as jy hom aansit en hy brand, kan jy sommer bo oor dit kan jy die klapperolie aansmeer en gewoonlik dan kalmeer hy hom. Ek het ongelukkig is my man die een wat altyd my proefkonyn moet wees. So ek het ook al ervarings gehad wat ek essensiële olie op hom smeer en dan sê hy vir my dit brand, dan sê ek vir hom nee man, nie nou. Dit is nou so kleinserig. Dan sê hy nou vir my, nee, ek is regtig ernstig. Dit brand. Dan smeer ek die klapperolie op en dan sê hy okay, nee, dis nou rustig. So oregano is die ander ene wat ek het hom nie saamgebring nie. Wat is oregano in Afrikaans? Ek kan nie onthou nie. Oregano, een van die twee. Dis dieselfde ding. Timie is 'n ander een. Timie en thyme is dieselfde. So hy's ook 'n baie goeie, jy kan tees met hom maak. Hy werk baie goed vir verkoues en sulke tipe goeders. Oregano ek weet ook nie wat sy regte woord is nie, maar hy is 'n ongelooflike goeie algemene breë spektrum antibakteriële soos antibiotika. Hulle noem hom eintlik 'n big gun antibiotic in die natuurlike konteks, want hy is baie sterk antibakterieel. Maar
omdat hy so sterk antibakterieel is, moet mense ook in gedagte hou, hy's besonder skerp. Hy's baie gekonsentreerd vir al sy essensiële olie. So as jy hom aansmeer op iets, moet hy gemeng word met 'n carrier olie. Hy sal verseker brand. En as jy hom byvoorbeeld tee trek met die vars blare, is dit ook goed maar net om klein bietjies te gebruik. Mens gebruik nie 'n handevol van sy vars blare ook as jy tee maak nie. Maar hy's baie goeie antibakteriële opsie. So vir absesse en daai tipe goeders kan mens dit gebruik. Okay. Yes. Ek wil net nog iets vra oor die olies. Yes. Wat is die top 3 as mens 3 olies moes bymekaar, kom ons sê 5. Ja, jy maak dit moeilik vir my, nee. Top 3 of top 5 essensiële As olies. jy baie travel, Mm. en jy het nie altyd al jou kontaktes en so by mense, wat kan Ja. mense by jou hou? Dis 'n goeie vraag. So ek gaan jou sommer op daai vraag. Ek gaan jou wys wat ek hier so by my het. Ek het so 'n klein sakkietjie wat ek soos my Pultus pakketjie by my hou. En onder andere het ek tea tree olie wat seker maar altyd by my is. Ek verkies om, ek sien ek het hom actually saamgebring. So oregano essential olie is ook een wat ek by my hou want as daar maar tydig en ontydig is daar iemand wat een of ander infeksie het. Ook vir goeters soos as ek longinfeksies, bronchitis, pneumonia, COVID, daai tipe goeters kan jy ook met hom stoom. Jy kan druppeltjies van die oregano sit in 'n pot met warm water sodat jy dit kan inasem. Hy's baie skerp, baie skerp. Dit het ek ook getoets en gesê moenie so kleinserig wees nie en dan sê hy vir my dit brand my oor, dit brand my sinuses, alles brand. Sê vir hom nee man, dan kom vat ek so groot snif by die pot en dan besef ek o, frek, dit is baie skerp. So sit min van hom in. Oregano is moeilik want dit is 'n baie dun essensiële olie. Hy drup baie vinnig uit sy botteltjie uit. Hy's nie dik dat hy stadig drup nie. So as jy hom begin drup, dan sal klaar 3-4 druppeltjies uit. So jou alternatief is om net jou hand op die opening te sit en om net jou vinger nat te maak en dan dit in die water in te meng. Okay, nee, jy kan nie dit doen as jy stoom nie want dit is kookwater, maar ek smeer hom sommer so aan die kant van die pot en dan sit ek die kookwater by dit. So mense moet net versigtig wees met hom. Jy gaan hom nooit net so gebruik of skerp gebruik nie. Die res van jou essensiële olies wat jy voorvra, oregano, tea tree is 2 van die wat ek altyd by my het. Lavender is goed want lavender is baie soothing. So ietsie wat brand. As jy byvoorbeeld 'n brandwond het wat nie die vel af is nie, maar jy het nou net geraak aan iets wat brand, is lavender essensiële olie goed vir hom. En bloekomolie is baie handig want hy help om oop te trek as jy sinus issues het of as jy soos verkoues en griep en daai goeters het. Kom ek antwoord jou vraag so. Op plekke soos met Takealot byvoorbeeld, kry jy sulke essensiële oliekits wat soos dis 'n boksie met 'n paartjies in. Daar's verskillendes van hulle, maar hulle werk nogal lekker want dis almal bymekaar, jou botteltjies is ook beskerm, so om dit in 'n tas of 'n ding te sit, is dit prakties baie gerieflik om 'n paar van hulle te hê. Party van hulle is stelletjies van 6, party is stelletjies van 10 of so en hulle het gewoonlik goeie kombinasies in. Wat ek net spesifiek voor kyk, is ek kyk dat daar oregano in is, want anders dan kry jy partykeer 'n kit wat net vir lekker ryk is en dis al die wat lekker reuk is, maar hulle het nie medisinale waarde spesifiek nie, so ek soek vir die wat oregano in het. En dan as ek regtig een sou moet bysit, sou dit frankincense gewees het. Frankincense is ook regtig goed vir verkoues. Frankincense is baie goed vir pyn ook, neurologiese pyn, mense wat soos tandpyn het of pyn van oorgoeters of nekpyn of al sulke goeters, kan jy dit eintlik aansmeer. Ja, jy kan frankincense olie byvoorbeeld aansmeer hier aan die agterkant op die slape. Hy trek in. Ons het al pasiënte gehad wat byvoorbeeld kroniese kopseer en daai goeters het wat jy van die frankincense essensiële olie sit hulle op hulle vinger en dan sit hulle hom agter in die vreemelte, vryf hulle hom bo teen die vreemelte. Hy absorbeer in na die brein toe. So daar's verskillende opsies om te gebruik. Net om ek gaan nou skies by jou wees, net om weer te noem van essensiële olies. Mens moet versigtig wees met hulle. Hulle is gekonsentreerd. So as ek nie seker is nie, moet ek dit toets en ek moet seker maak dat ek het nie 'n reaksie of iets soos dit nie, want hulle is baie skerp. So en ek gaan altyd eerder te min gebruik en later aan dit meer maak as wat ek soos wat ek dit doen met my man, te veel gebruik eerste. Nog 'n vraagie daar. Goeie punt. So die vraag is of jy poultices kan maak met alternatiewe. As jy nou nie aartappel het nie, jy kan patats gebruik. Ja, dit werk ook. En dan is daar ander ene wat ons nie in Suid-Afrika so baie kry nie, maar cassava is 'n ander een. As mens cassava het, cassava werk ook uitstekend as 'n poultice. Hy's ook 'n hele ander tipe plant, maar hy het ook 'n wortel wat amper soos 'n aartappel se stysel smaak het en hy word ook goed gebruik, maar patats kan jy ook definitief gebruik, ja.
Ja, enige tipe van hulle. Hulle sê ek het iewers gelees dat die Irish potato is een van jou bestes vir poultices, maar ek is nie doodseker nie. Ek neem aan hoe hoër sy mineraalwaarde is, hoe beter gaan hy trek, maar ek is nie 100% seker nie. Alright, om vinnig terug te kom na my pakkie toe. So wat ek in my pakkie het, ek het my essensiële olies partykeer hier so in. Ek probeer maar 'n verband by my hou want dit is maklik om 'n poultice vas te maak met 'n verband, so ek hou dit by my. En dan het ek 'n paar goeders hierso wat mense nie sou dink jy by jou ronddra vir poultices nie. Die van julle wat weet wat hierdie is, jou panty liners is nie regtig iets wat 'n man noodwendig gaan dink hy gaan ronddra nie. Jy moet die man se gesig sien as hy by jou kom sit in jou spreekkamer en hy vertel vir jou van sy probleem met sy skildklier en die volgende oomblik haal jy een van hierdie uit en jy sit jou kasterolie en jou cayennepepper op dit en jy sit dit vir hom so teen sy nek vas. Dis 'n interessante ervaring. En dan moet dit probeer. Die beste uitwerking vir dit is om hom nie vooraf te sê wat jy gaan doen nie, om dit net te doen, dan kry jy die beste situasie. Maar jy kan 'n man baie maklik so verras, maar dit is nie die hele doel van die situasie nie. Die rede hoekom ek panty liners gebruik, ek weet dit klink snaaks, maar die rede hoekom ek panty liners gebruik vir as ek enige olierige goeders moet opsit, is omdat hy klaar sy plastiek aan die agterkant het. Dis net gerieflik, dis maklik en die ander lekker ding van dit is, miskien om net te noem vir 'n noodopsituasie, vroulike sanitêre doekies werk baie goed as jy regtig groot wonde het wat baie bloeding het om dit te gebruik in 'n noodopsituasie. Want hy help om hy ekstra bloed te absorbeer en dit stol binne in die doekie, want hy het daai kristalletjies in wat die bloed laat stol en absorbeer. Hierdie het nie daai kristalletjies in nie. Met die gevolg dat hy gaan nie jou essensiële olie of jou medisinale ding te veel van dit vat nie. Jy wil nie hê dat jou doekie moet alles intrek en dan is daar niks wat in die vel absorbeer nie. So dis hoekom die panty liners lekker werk vir dit. As ek kasterolie gaan opsit of ek gaan so 'n tipe van poultice gebruik, dan werk dit lekker. Maar ja, jy mag maar die mans waarsku voordat jy dit opsit. Hoe lank en hoe dikwels sal jy dit opmaak? Okay, so vir kasterolie, ons het nou nog nie veel detail van hom gepraat nie, maar kasterolie is ook anti-inflammatories en hy werk. Ek is nie eintlik seker van die tegniese meganisme hoe dit werk nie, maar kasterolie trek in die vel in en dan help hy vir abnormale weefsel om te ontbind. So as daar byvoorbeeld abnormale weefsel is, soos byvoorbeeld letselweefsel, scar tissue, sal hy help om dit los te breek. So ou letsels, wonde wat 'n lelike letsel gemaak het oor die vel of waar mense operasies gehad het op 'n seëning of iets soos dit, dan het hy partykeer daai waarde as hulle dit langtermyn gebruik dat hy dit kan help sag raak, dat dit nie so letselweefsel het mos nie daai rekbaarheid nie. Dit is baie stram en dit kan baie seer wees as mense letselweefsel het wat onder die vel sit. So die kasterolie kan help oor 'n tydjie om dit op te breek. Die ander voordeel van die kasterolie is dat hy kan selfs abnormale been help om dit op te klaar. Nou, ek het dit nie geglo nie. Toe iemand die eerste keer gesê het ek regtig gedink hulle praat nonsens. En ek het 'n pasiënt by my gehad wat 'n bone spur gehad het wat op haar enkel gegroei het. Dat dit so knop gemaak het. Sy kon nie skoen aantrek nie. Dit was baie seer geweest. Toe sê sy gaan vir die operasie gaan. Sy was al klaar geskeduleer vir 'n operasie. En toe sê ek vir haar, weet jy wat, ek het gelees van dit. Ek het nie 'n idee of dit werk nie. Wil jy dit probeer? O ja, sy sal dit probeer. Okay. 6 maande later toe ek ek sê toe vir haar hoe om dit op te sit. Ek sê toe vir haar, vat 'n panty liner, smeer die kasterolie, sit dit teen jou hak, trek jou skoen aan of jou kous aan en dan kyk jy. Toe ek haar nou die volgende keer sien 6 maande later, sy was van 'n ander dorp af gewees. Toe vra ek vir haar, het jy nou toe die kasterolie probeer? Toe sê sy, o nee, sy kon nie daai storie nie want die kasterolie het gelek verby die ding. Nou, ek leer ook toe nou mettertyd, jy moet die kasterolie maar so dun laagie net in die middel sit want dit raak warm teen jou vel en dan lek dit die hele plek vol. So moenie te veel opsit as jy wel hierdie metode gaan gebruik nie. Maar anyway, sy sê toe nee, sy het dit toe nie gebruik so nie want dit het haar hele skoen nat gemaak, so sy het dit toe gelos. Toe dog ek, ag, nou gaan ek nooit weet of dit sou gewerk het nie. Toe sê ek vir haar, okay, het jy toe gegaan vir die operasie? Toe sê sy nee, sy het net dit aangesmeer in die aande soos handeroom, het sy net haar voet ingesmeer met dit elke keer. Sy het glad nie 'n lappie opgesit nie, sy het dit nie ingelaat week of iets soos dit nie, sy het dit net soos handeroom ingevryf elke keer. Ek sê vir haar, okay, en toe wat gebeur toe? Toe sê sy, o nee, na 4 maande toe is die hele bonespoor weg. Toe gaan sy nie vir die operasie nie, toe sit weg. So selfs mens leer van die goeders, maar nou leer jy dat jy moet soos kasterolie opsit op 'n lappie dat hy pap nat is en jy moet hom elke aand opsit. Selfs met die bietjie wat mense net ingevryf het hulle ook al 'n positiewe effek ervaar. So dit is regtig ongelooflik om te sien. Wat het ek nou nog hierso? Miskien kan ek gou vinnig vir julle wys. Hierdie is breast pads
wat hulle gebruik vir die vrouens wat borsvoeding of wat besig is om te borsvoed. Die rede hoekom dit handig te pas kan kom is omdat hy al klaar 'n vorm het. So vir 'n pultus wat jy op 'n knie wil sit byvoorbeeld of op 'n skouer of op 'n elmboog wat 'n buigbare area is, dan werk hy nogal goed vir dit. So as ek nou byvoorbeeld of dit nou 'n kasterolie ding is of selfs as ek 'n pultus lappie gemaak het soos met aartappel, omdat hy sy waterproofing in het, help hy ook net om daai nattigheid te voorkom. So ek kan hom sit bo oor my aartappelpultus of bo oor my chocolpultus en hom dan vasbind en hy help net dat die storie prakties nie so 'n uitdaging is nie. So lappies, breastbands, essensiële olies. Ek dra nie aartappels en eie saam met my rond nie, want hulle raak vrot, maar dit is goedjies wat ek saam met my het gewoonlik. Nou probeer ek gou gedink wat is daar nog wat hier. Okay. Het julle enige vrae oor poultices soos wat ons nou so ver daaroor gesels het? Het jy 'n vraag? Nee. Julle is tevrede met hoe mens aardappels en eie kan gebruik? Okay, ja, sê maar. I'll use the breastband on my head. Ja. Ek wil net vra, as dit kom by kasterolie en mens wil dit aansit om baie lank in die soos vir endometriose in die lyf te trek, kan mens dan met hom slaap? Ja. Nee, jy kan kasterolie sin kan jy met hom slaap, so jy kan hom vir 12 ure aanhou. Party mense hou vir langer as dit aan, so party mense as hulle regtig gretig is dat die ding nou vinniger moet werk, dan sal hulle soos met hom slaap en dan sal hulle nog een aansit vir die dag. Die enigste ding met 'n pultus, enige pultus wat jy aansit vir meer as 20 ure in jou 24 uur siklus, gaan jou vel laat nat word en dan kan jy velafbraak kry. So jy kan amper soos ulcers kry wat daar vorm of die vel wat daai boonste, jy weet mos as jou vel soos 'n rosientjie effek het as jy te lank in die bad was, jy wil nie dit hê nie. So jy wil wel breekperiodes gee, maar daar's nie 'n gevaar dat jy dit gereeld gebruik nie. En sorry om by te sit net met die kasterolie, jy kan omdat die kasterolie word in jou vel ingeabsorbeer, jy trek nie gifstowwe uit nie, kan jy dieselfde lappie meer as een keer gebruik. So ek kan byvoorbeeld die kasterolie opsmeer, dan sit ek hom nou aan vir die 12 ure wat ek nou met hom slaap. Dan kan ek daai lappietjie in 'n Ziploc sakkie vries in die dag en ek kan vanaand nog olie bysit en hom weer gebruik. Ek sou nou nie voorstel dat ek hom langer as 4 aande in 'n ry gebruik nie, want jy gaan tog sweet en daai tipe van effek, so jy gaan hom moet ruil, maar streng gesproke kan jy jou lappie meer as een keer net olie bysit. Okay. Spesifiek met 'n kasterolie pultus. So jy kan Die lappie self nie, maar die kasterolie vanaand môre aan iets anders. dit hang af van waarvoor dit is. So as dit is vir ietsie wat inwendig is, wat jy net wil laat afbreek, maar dis nie soos vir 'n abses wat ek hanteer nie, dan kan ek kasterolie herhaaldelik gebruik. As ek dit gaan aanraai vir iets wat byvoorbeeld, sê maar dit is 'n wond of is 'n interne abses of 'n gewas of iets soos dit wat ek ook gifstowwe wil uittrek, dan gaan ek dit afwissel. Dan gaan ek afwissel tussen my kasterolie wat intrek en 'n charcoal of 'n aardappelding wat gifstowwe uittrek, maar dit hang net af van waarvoor dit is. As dit letselweefsel is wat dit nie gifstowwe is spesifiek nie, dan kan jy maar net die kasterolie herhaaldelik gebruik. Antwoord dit jou vraag ook ja. Endometriose is abnormale weefsel, maar nie soveel daar's nie 'n abses of gifstowwe wat daar spesifiek is nie, maar daar's wel baie keer swelling wat met hom gepaard is. So met endometriose kan daar waarde wees om wel af te wissel met jou aardappelpultus. Die enigste ding met jou aardappelpultus is endometriose is baie diep. Daar's 'n baie diep laag, so jy het jou vellaag en spierlaag en dan is dit jou blaas en dan is dit die baarmoeder. So die kasterolie trek baie diep in. Ek is nie doodseker of die aardappelpultus genoeg teer trek op dit nie, maar charcoal sal wel van diep af uittrek. So jy kan definitief dit dan afwissel met charcoal. Endometriose, dis nou ons bespreek nie spesifiek die diagnose nie, maar endometriose is wel goed om sistematies ook uit te sorteer. Endometriose het 'n groot sistemiese trigger. So gifstowwe wat inwendig inkom, gaan altyd maak dat jou pultus nie noodwendig werk totdat jy daai gifstowwe uitgesorteer het nie. Ons het met die rookstaakplanne vir die mense aanbeveel om so fokus van koolstof en boulijnsaad Ja. is die beste plek om op die maag te doen. Baie goeie vraag. So die vraag is vir die wat nou nie kan hoor nie, die vraag is as jy gifstowwe wil uittrek, rookstaakplan is een van die plekke waar hulle dit gebruik as mense afkom van kafeïne, as hulle afkom van drank, as hulle
wil ophou vleis eet, wat ook al dit is, dan raai ons ook aan dat hulle daai poultices gebruik want dit help om nie soveel onttrekkingssimptome te kry nie. En die vraag is hoekom word daai groot charcoal of houtskool poultices dan oor die maag gesit? Dit is oor die lewer. Dis eintlik dat jy dit spesifiek oor die lewer wil sit waar daai ekstra gifstowwe uit die lewer uitgetrek word. En dit is iets om miskien net by te noem en ek vergeet altyd om dit te sê en vergeet baie keer om dit te doen. As ek 'n abses het waar ek gifstowwe wil uittrek, dan moet ek eintlik 2 poultices doen. Ek moet eintlik 'n poultice opsit op die abses en 'n poultice oor die lewer sodat ek nie my sistemiese gifstowwe nog na die wond toe ook nog verder uittrek nie. Dan wil ek eintlik dubbel opsit. Maar as ek nou byvoorbeeld soos as ek nou detox doen vir iets, dan is dit definitief goed om die poultices oor die lewer te sit en dan maak ek grootes. Dan maak ek nie sulke kleintjies nie, dan maak ons lekker groot poultices wat as dit kan oor die hele maag en lewer area gaan, want is nie net die lewer nie, daar's ook baie bloedvate op die maag, so dan kan hy op 'n groot oppervlakte gifstowwe uit die vel uittrek. Miskien kan ek bynoem by dit, ons het verlang het ons net daai poultices oor die abdomen gebruik en toe het ons begin leer van charcoal buttons en charcoal buttons is ongelooflik waardevol as ek regtig sistemies septies is. As ek dan vir byvoorbeeld 'n slangbyt hanteer of iemand wat baie gifstowwe in het of hulle probeer afkom van rook of alkohol of wat ook al dit mag wees, dan is dit ook goed vir hulle om te oorweeg om 2 tot 3 keer 'n week charcoal in 'n warm bad water te sit en dan vir 20 minute plus in daai water te lê, want dan word daai gifstowwe letterlik deur die hele vel wat in daai charcoal water is uitgetrek. So, ja. Goeie vraag. Dit hang af van die bad. As dit 'n kleinerige bad is, dan gebruik ek gewoonlik so 2 tot 3 eetlepels vol. As dit 'n lekker groot bad is, dan wil ek dit nie te verdun hê nie, so dan sal ek 'n kwart koppie na 'n half koppie charcoal insit in die bad. As dit 'n slangbyt is, dan gaan ek 'n kilogram charcoal ingooi. Ek is ernstig. Soveel as wat ek beskikbaar het. Ek gaan dan nie terughou nie. Ja, nee. Snaaks genoeg met daai charcoal bad, dis 'n goeie vraag want mense dink baie keer prakties alles gaan swart wees. Ons het nou onlangs het ons eintlik gehoor van iemand wat sê dat as dit 'n baie warm bad is, dan soos wat dit stoom, dan is daar van daai charcoal wat in die stoom opkom en dan vind hulle dit in die res van die badkamer. Dit hang af van die ek dink dit hang af van die water ook tot 'n mate, maar meeste van die tyd die charcoal buttons wat ons al gebruik het ons nie probleme gehad nie. Dit was snaaks genoeg uit die wit bad ook uit. Ons sit 'n klein bietjie shower gel by. Soos as die persoon in die charcoal bad is, dan sit ons 'n klein bietjie. Ons gebruik sommer Earthsap se natuurlike velprodukte wat geen chemikalieë en goeders in het nie. En dit is wonderlik want ons velle absorbeer. Alles wat in my vel raak word geabsorbeer. So enige iets wat chemies is, as ek dit nie sou eet nie, moet ek eintlik nie dit op my vel hê nie. Maar nou in die charcoal bad spesifiek, dan kan jy 'n klein bietjie shower gel net daarby sit en hy maak net dat hy breek die oppervlaktensie of wat noem jy surface tension, ek weet nie wat jy dit noem nie. Daai groot woorde. Ja, so hy help net dat die charcoal nie so baie vasplak aan die vel nie en ook nie so baie in die bad vasplak nie. So dan as daai persoon opstaan uit die bad uit, dan spoel ons sommer met 'n handspoel of met 'n beker, spoel ons net met skoon water af en dan gewoonlik wat ons doen, ons raai aan dat hulle in die charcoal bad lekker warm is vir so 20 minute en dan laat hulle gaan stort om alles net af te was ook na die tyd. En daai charcoal trek gifstowwe deur die vel uit. Ons het so blaadjie wat ons opgetrek het met die hele instruksies van hoe om regtig 'n goeie detox charcoal bad te doen. So ons sal dit ook aanstuur vir julle op die groepie. Ozonbehandeling is baie goed en ons het al baie voordele van gehoor. Die enigste ding vir my is enige iets waarvoor mens baie spesiale tegnologie of toerusting nodig het, is nie vir almal altyd beskikbaar nie. So dit is nie dat dit nie werk nie. Ek het al baie goeie terugvoer gehoor van die ozone. Maar ek weet nie of ek noodwendig vir iemand sal sê om dit aan te koop as sulks nie. Dit hang af wat hulle kan kry en hoe duur dit is. Want jou groot voordeel met die ozone is ekstra suurstof. Maar afhangende van die situasie kan ek daai ekstra suurstof in my liggaam kry deur om ekstra tyd buite te spandeer, om genoegsaam oefening te kry, om genoegsaam in die buitelug te wees en dan om my bloedsirkulasie aan te help met hidroterapie. So ek hoef nie noodwendig die gespesialiseerde toerusting te hê vir dit nie. Maar as dit iemand is met kanker of erge kroniese siektes of wonde wat nie genees nie of so, dan mag dit dalk wel die moeite werd wees om dit aan te skaf. Alright, poultices het ons oor gesels. Ek dink ek gaan gou-gou vinnig hierdie opruim en dan wil ek net vir julle heel laaste hidroterapie net kortliks van dit vertel. So ek gaan van hierdie vir jou aangee, dan kan ons dit net daar langs aan neersit. Ja. Hier is eie as iemand nou verkoue voel.
as julle weer sien, is die voetewassing vol charcoal in die water. Sorry meneer Erasmus, baie dankie. Miskien kan ek gou vinnig net hiervan noem. Ons het gepraat van essensiële olies. Partykeer is dit handig om 'n lekker salfie by mense te hê. Dit hang maar af van wat die situasie is. En hierdie spesifieke salf, ek sal die name vir jou deurgee, en sommer foto's deurgee van wat ons gekry het. Dis mense wat in Port Alfred is. Nou ek weet daar's verskillende variante, daar's honderde verskillende make en ek seker almal van hulle is ook uitstekend. Ons is maar net bly gewees om hierdie vroutjie te ontmoet, of nie persoonlik te ontmoet nie, maar om met haar in kontak te kom. En hierdie salfies is heeltemal natuurlik. Dit word gemaak van natuurlike olies en dan gebruik hulle camphor, lavender en plantain, daai een kry wat ek van gewys het. En vir my is dit een van die lekkerste all-sort salfies. Ons gebruik dit in ons huis vir absoluut alles. As daar 'n muskietbyt is, 'n bysteek, 'n skrapie, iets wat juk, iets wat brand, dan gaan Abby weet al as ek waar is die salfies? Dit is die salfies. Dit is dieselfde salfies vir al die probleme, maar dit is 'n lekker salfie om byderhand te hê vir ook in mense kar of as jy op die pad is. En daar is verskillende sulke produkte, maar dit is baie keer net goed om te weet wat se in, jy weet watter bestanddele jy versoek. Jy soek vir iets wat juk en brand verlig, jy soek vir iets wat kan werk teen die irritasie wat kom soos vir insekbyte en daai tipe van dinge en so 'n kombinasie werk baie lekker vir dit. Okay, heel laastens. As ons kyk na hidroterapie, is daar 'n paar verskillende tegnieke wat mense kan gebruik. En ek gaan nou nie almal van hulle vir julle nou noem nie. Ons het op ons lysie en ons kom hier daarby uit nie, maar ek wil nog video's maak wat net 'n bietjie meer van die demonstrasies wys. Maar daar's 'n paar baie maklike goeders wat ons kan doen. En kom ek begin sommer met die ding wat heel bo op my pakkie is. Mens kry by BeFree, wie van julle ken vir BeFree? Julle al gehoor van BeFree? Hulle het 'n paar produkte wat mense, hulle het 'n online nie 'n online shop as sulks nie, maar hulle het 'n pryslysie wat hulle uitstuur elke maand as mens by hulle inteken van alles wat hulle by hulle het en hulle stuur vir mense sommer met Pudo, stuur hulle landwyd van hulle goedjies. So daar's 'n paar jy weet jy kan kossoorte en droëbestande en goeders by hulle bestel, maar onder andere het hulle hierdie pakkies wat hulle soos vir 'n wet T-shirt noem. Nou dis baie eenvoudig, dis net 'n plastieksak wat hier binne is. Dit is niks snaaks nie, maar dit het die instruksies daarop. So dis eintlik nog 'n lekker opsie vir as jy vir 'n vriend of 'n vriendin of iemand wat nou nog nie weet hoe om dit te doen nie, as jy net vir hulle ietsie maklik wil gee en vir hulle wil vertel van om 'n wet T-shirt te doen, dan werk hierdie nogal baie lekker. Basies wat jy met 'n wet T-shirt ervaar is dat as iemand 'n hoë koors het of hulle het verkoue of jy wil hulle immuunstelsel 'n bietjie opkikker, dan doen jy saam met hulle 'n lekker warm en koue stort om mee te begin. So kom ons begin met dit en dan sal ek nou vir julle sê van die wet T-shirt, maar 'n warm en koue stort is die beginpunt en dit is die maklikste om in enige huishouding omtrent te kan doen as jy toegang het tot 'n kraan wat warm en koue temperatuur kan doen. In 'n warm en koue stort gaan jy in daai stort staan, 3 minute warm water, so warm as wat jy dit kan hanteer en jy gaan nie brand nie en jy gaan vir niemand sê Dr. Erasmus het gesê ek moet brandwonde kry in die stort nie. Niemand moet brand nie asseblief. Maar ek wil die water so warm hou as wat ek gemaklik onder dit kan wees. Dan gaan ek die water oorskakel na yskoud toe en ek gaan dit nie geleidelik oorvat nie. Ek wil dit vinnig oorskakel want ek wil daai skrikreaksie uitlok. Nou daai skrikreaksie soos wat ek skielik snak maar na my asem en jy kan toets of iemand 'n warm en koud stort reg doen deur om buite die badkamer te staan en te luister. As jy buite is en jy hoor niks nie, dan het hulle dit nie reg gedoen nie. As jy buite die badkamer is en jy hoor dan weet jy dat hulle dit korrek gedoen daar binnekant. So ek weet al die drill as hy in die stort was en hy kom uit die stort en sê vir hom, jy het nie warm en koud gedoen nie. Dan sê hy, how did you know? So jy wil daai temperatuur vinnig afwissel, want daai skrikreaksie vir dieselfde geld wat jy na jou asem snak, jou bloedstroom en jou hele senuweestelsel met daai vinnige oorskakel na die koue temperatuur, ontlok dit 'n reaksie. Nou, die reaksie is nie 'n negatiewe stresreaksie wat vir jou streshormone vrystel nie. Dit stimuleer net beter bloedsirkulasie. Dit is maar eintlik wat gebeur. So as jy 'n warm koue stort doen, dan trigger dit dat jou bloedsirkulasie letterlik 'n versnelling kry. En as jy dit in die stort sistemies doen, dan bedoel dit jou hele bloedsirkulasiesisteem kry 'n opstoot. So jy het 'n vinnige verbetering in die bloedsomloop van al jou ledemate. En dit is 'n groot voordeel. Jy het 'n vraagie oor hom. 3 minute dan. Nee, so dis 3 minute warm en dan 30 sekondes koud. En dit is een siklus. So een siklus is die 3 minute warm plus sy 30 sekondes van koud, dis een siklus en dan gaan ek daai siklus ten minste 3 of 4 keer herhaal.
So ek gaan warm en koud doen, nog 'n warm en koud, nog 'n warm en koud en as ek baie siek is, gaan ek miskien 'n 4de ene bysit of selfs 'n 5de ene as ek dit hang af hoe vol my geyser is en hoe groot my geyser is en hoeveel ander mense moet stort na my en ja. So my warm en koue stort gaan ek warm en koud, warm en koud, warm en koud doen en ek eindig af met die koud. Nou dit klink mal. Dit klink heeltemal verregaande om in die middel van die winter met 'n koue stort af te eindig, maar ek beloof julle, daai hupstoot wat dit vir jou gee met jou bloedsirkulasie is genoegsaam dat teen die tyd as jy afgedroog het, as jy uitklim, is jy so warm dat jy is eintlik warmer as wanneer jy so 'n gewone stort gevat het sonder om dit te doen. So ons het nou al in die gewoonte gekom, ons doen almal basies warm en koud, nie noodwendig met al die siklusse nie, maar as 'n reël, as ons nie siek is nie, dan eindig ons ten minste ons stort af met een vinnige koue afspoel. En dit is ongelooflik wat 'n verskil dit kan maak en hoe dit 'n effek het op ons liggame. Een sarsie soos dit, een enkele sessie met 'n warm en koud, warm en koud, warm en koud, sê maar 3 siklusse in die stort, opgevolg met 'n rusperiode wat jy miskien gaan lê, al is dit 'n halfuur of so wat jy gaan lê op die bed en net so 'n bietjie rustig is. So een sarsie siklus kan vir jou 'n witbloedseltelling verhoging gee van tot 40%. So jy kan tot 40% vinniger en meer beklei selletjies, witbloedselletjies vorm net met 'n hidroterapie sessie. Dis 'n baie goeie hupstoot met jou immuunstelsel. So warm en koue stort is waardevol. As ek nie 'n stort het nie, wat is my alternatief? Ek gaan in 'n lekker warm bad sit, miskien 'n charcoal bad, maar selfs sonder die charcoal kan ek nog steeds in 'n lekker warm bad sit. En dan gaan ek as ek opkom, gaan ek of met die handstort dingetjie of met 'n beker koue water, gaan ek ten minste myself afspoel met die koue water. As ek kan, as ek regtig siek is, gaan ek verkieslik warm in die water sit, dan gaan ek my spoel met die koue water en dalk weer 'n tweede keer in die warm water. Maar die probleem is met 'n bad, as jy bo oor daai bad, daai yswater spoel, dan koel dit jou bad af en dan het jy nie genoeg van daai kontrastemperatuur nie. So dit is 'n bietjie van 'n uitdaging met 'n bad, makliker met 'n stort, maar daar's maniere om dit te doen. Wat maak ek met my warm en koud as ek nou byvoorbeeld net 'n seer voet het of 'n seer enkel het? Ek doen dieselfde konsep maar met 2 bakke water. Ek hoef nie noodwendig dit dan in die stort of in die bad te doen nie, maar ek kan my 2 bakke water sit op die vloer en ek sit met my stoel en ek sit my voete in die warm water, koue water, warm water, koue water en ek doen ook my siklusse op en af soos dit. Ons het vele genoem van die meisiekind met die elmboog, so ons het dieselfde gedoen met die elmboog. Enige ledemate wat jy wil insit, kan jy dit maklik mee doen. So dit is nie so moeilik nie. Wat maak ek met 'n knie? As ek nou my knie wil warm en koud doen. Bietjie moeiliker. Met hom doen ons baie keer dit met handdoeke. So in plaas van om dan bakke water te hê, gaan ek nog steeds my 2 bakke water daar hê, maar ek gaan een handhanddoekie hê in die koue water en 'n ander handhanddoekie in die warm water en dan gaan ek met my warm handdoekie vinnig uitdroog en hom sommer opvou in 'n blokkie en hom op die knie sit en ek sit 'n droë handdoek bo dit om hy hitte in te hou. En na 3 minute dan sit ek my warm handdoek uit en ek vat my koue handdoekie en ek doen dieselfde en dan wissel ek af tussen die warm en die koue handdoekie. So vir 'n deel van die lyf wat jy dit nie in die bak water kan insit nie, of dit nou 'n heup is of 'n skouer of 'n wat ook al, kan jy dit so met die handdoeke doen. Hulle noem dit dan fomentations. Ek dink hulle noem dit 'n ander naam, maar dis dieselfde konsep. So sistematies stort of bad of net vir een spesifieke deel kan ek my bakke gebruik of my handdoeke gebruik. Ek kan 'n mikrogolf ook gebruik, so ek kan my warm handdoek, kan ek 'n nat handdoek vat en hom opvou in 'n blokkie in en ek kan hom in 'n plastiek sak sit en hom in die mikrogolf warm maak. Dis 'n opsie. Mens moet net bewus wees van die feit dat hy kan hotspots hê wat regtig brandwarm is en dele van hom wat nie so warm is nie. So dis hoekom hulle hom in 'n plastiek sak sit dat hy amper warm stoom, dan maak dit 'n bietjie meer egalig en hy word verskriklik warm daarso. So mens moet maar regtig net ook oppas vir dit. As ek 'n baie warm handdoek het soos in die mikrogolf, dan gaan ek 'n droë handdoek teen die vel sit en my warm handdoek bo oor die droë handdoek sit, nie direk teen die vel nie. So dit hang so 'n bietjie af van watter manier dit is. As jy 'n bietjie meer wil weet oor die hidroterapie en verskillende tegnieke, dan kan ons ook nog videoetjies bystuur. Daar is skakels van mense wat soos baie oulik demonstrasies van dit gedoen het al wat ons kan aanstuur. Maar dit is waardevol om van te weet want weer eens is een van die goedkoopste opsies en die impak wat dit het op pynvlakke is ongelooflik. As iemand 'n wond het of 'n seerplek het of is 'n pasiënt wat sê maar kanker het byvoorbeeld wat baie kroniese pyn het, as mense hulle wil help dat hulle minder van hulle pynmedikasies nodig het, is die hidroterapie 'n baie effektiewe manier om hulle te kan help want dit verbeter die bloedsirkulasie. Om by te sê by dit, een van die groot voordele wat ek het met die hidroterapie is nie net dat ek my witbloedstelling verbeter nie, maar dat ek ekstra bloed toevoer vir daai wond beskikbaar maak of die area wat nou 'n probleem het. Maar daar's 'n verskil tussen dit en net ys opsit. Julle weet mos by sportbesering sit hulle net ys op gewoonlik. Ys is fyn aan die begin want hy help om die swelling so 'n bietjie af te bring.
maar die ys maak dat die aartjies net toetrek. Terwyl as ek die warm en koud met mekaar afwissel, dan stoot dit ekstra bloed toevoer deur daai area, so dit verbeter die sirkulasie en dan kan my liggaam meer van daai gifstowwe wegtrek uit daai area uit. En dit is waar die groot voordeel intrek. Is julle met my met daai? OK, dan gaan ek vir julle die heel laaste ding hierso wys, ook met hidroterapie en dit is net as ek vir iemand 'n sweetbed wil doen. Ons gaan nou voorbeel dat hierdie tafel is 'n bed en ek noem maar net die praktiese kant van dit. As ek vir iemand 'n sweetbed wil doen, wat ek gaan doen is ek gaan vir hulle aanmoedig om 'n kontrastort te doen eers, so die warm en koud in die stort of die warm koud bad of 'n charcoal bad. Dit is nou die eerste fase daarvan. As hulle dan uit daai bad gaan uitkom of uit die kontrastort gaan uitkom, dan wil ek baie graag vir hulle vir 'n tydjie laat rus in die bed, maar as ek die ekstra bietjie van 'n hupstoot wil gee vir hoe hulle liggaam kan veg teen daai siekte. Sê maar ons vat nou griep as 'n voorbeeld. As ek wil hê dat daai liggaam moet nog meer van daai gifstowwe ontslaa raak, dan wil ek daai persoon in 'n sweetbed sit sodat hy lekker kan uitsweet. Nou die verkorte weergawe van dit is die wet T-shirt wat ons nou van gepraat het. In daai situasie gaan ek hom die kontrastort gee en dan gaan ek vir hom 'n yskoue hemp, soos ons vat een van sy T-shirts en ons maak dit in yskoue water nat, droog hom lekker uit of squeeze net die water uit en dan gaan hy daai koue hemp aantrek en hy gaan die plasties bo dit aansit en hom dan toerol in 'n lekker warm kombers en met dit slaap. Dit klink baie snaaks, dit voel baie snaaks, dit voel regtig ongelooflik snaaks om met hierdie plastiese ding te slaap, maar die plasties hou net die temperatuur in en die wet T-shirt maak letterlik hidroterapie teen die vel. Dat daai koue wat hy eers teen hom het, sy liggaam maak dit dan warm, so hulle bly nie vir lank koud nie, dit word baie vinnig warm, maar hy sweet dan gewoonlik. Dit is wat die wet T-shirt se hoofdoel is, dit ontlok 'n sweetreaksie sodat hulle van gifstowwe kan ontslaa raak. Die alternatief vir dit is dat as hy uit die kontrastort uitkom, gaan ek hom net in 'n sweetbed sit, nie met 'n wet T-shirt nie, maar in die bed insit. Maar dan gaan daai bed papnat wees. Ek beloof julle, as jy dit reg doen, dan sweet daai persoon. Hy het al mense ook gehelp by die sentrum met die sweetbeddens. Hulle sweet letterlik dat dit voel vir jou asof jy 'n bak vol kan uit daai linne en goeders vat. So om jou linne te beskerm, gebruik ek 'n maklike opsie. Be Free, waar die wet T-shirt plasties vandaan kom, kry jy ook plasties. Dis dikker plasties wat jy herhaaldelik kan gebruik. Dit is ook 'n opsie wat mens kan bestel. Die lekker van die swart sak is jy gaan hom opvou en jy gaan hom weggooi. So jy gaan niks hoef uit te was nie en hy's papnat gesweet en jy gaan hom net weggooi, so dit werk nogal lekker. Nou ek gaan dit op hierdie tafel vinnig net gou wys hoe ek maak met die bed, omdat ek weet hoe dit gaan. Hierdie tipe van scenario's is iets wat jy in die middel van die nag moet doen. Jou kind het koors en sonder twyfel is dit iets wat jy op ongemaklike tye moet doen en as jy dit nie reg doen nie, dan sit jy met 'n papnat bed en jy moet 'n matras uitvat buitentoe die volgende dag want alles is papnat en dit werk nie lekker nie. So gebruik plasties. As jy 'n linensuiwer, 'n mattress protector op het, is dit ideaal. Dan sit ek my mattress protector op as hy 'n waterproof ding is en dan die laken. As jy dit nie het nie, moet jy ekstra seker maak dat jou plasties is goed, want anders dan gaan jou matras definitief nat wees. Hierdie ene het ek nou nog nie oopgesny nie, maar as dit vir 'n groter bed is, dan sny ek letterlik die sak sodat hy oopvou soos 'n boek. Maak dit sin? Ek sny hom net op genoeg kante dat daar een kant is wat nog toe is, sodat ek hom kan oopvou en dan maak hy 'n lang swart stuk plasties en dan kan ek hom op 'n enkelbed sit. As ek vir iemand 'n sweetbed doen, gaan ek altyd probeer om 'n enkelbed te gebruik, nie 'n dubbelbed nie. So as ek nou byvoorbeeld vir 'n man en 'n vrou aanraai om 'n sweetbed te doen, sê ek vir hulle, sit jou kind in die sitkamer vir die aand en gebruik die kind se enkelbed vir die sweetbed, want dit is vinniger om op te ruim en is nie so groot mission as om 'n hele dubbelbed na die tyd af te trek en van voor af op te maak nie. So met jou enkelbed het jy jou gewone matras, jy het jou mattress protector as jy eene het en jy gaan jou gewone laken, 'n paslaken of wat ook al gaan jy opsit aan die onderkant. Dan gaan jy 'n laag van jou plasties oor dit sit. Ek gaan nou hierdie ene net so sit. En met jou enkelbed gaan jy natuurlik nou die plasties oop hê. En wat ek dan gewoonlik sou aanraai is om nog 'n laken oor dit te sit. Dit kan 'n fitted sheet wees of dit kan 'n flat sheet wees, maak nie saak nie. Maar ek sit nog 'n laken daar want dit is nie nodig vir die persoon om gemartel te word deur om reguit op die plasties te lê nie. Dis nie lekker om reguit op die plasties lê nie. Ek weet nie, vir een van die redes het ons nog 'n paar keer gehoor mense sê nee, hulle moet net so op die plasties lê. Dis nie nodig nie. Hulle kan op 'n laken lê, so sit nog 'n laken daar. Jy moet net weet jy gaan al daai goed was. Dis alles papnat. Een ander ding wat ook help is om 'n linensuiwer te sit tussen die twee lae. So as ek my plasties neergesit het, hy help net dat die sweet nie intrek in my matras in nie. Maar hy gaan niks absorbeer nie, so dit gaan, as hulle nat genoeg raak, jy kan regtig hom vra,
Hulle sweet so as jy dit reg doen dat die sweet uitdrup uit die onderkant van die bed uit. Dis wat jy wil hê. Sweet jou laag daar. Wat ek doen as ek wel 'n linnensuiwer het, ek sit die linnensuiwer ook nog daar en dan my laken sodat die linnensuiwer nog van daai ekstra vog net kan absorbeer. Dan sit ek nou daai laken. Julle is nou met my, daar's 'n matras, daar's 'n mattress protector, daar's eerste laken. Dan sal hierdie laag plasties, as jy kan, 'n linnensuiwer en dan nog 'n laken. Dis waarop hy gaan lê. Dis nog alles net onder die pasiënt. Dan as hy uit sy stort uitkom, hy het sy warm en koud stort nou gedoen, afgeëindig met die koud, dan kom hy reguit hier in. Hy gaan lê en dan sit jy nog 'n laken oor hom, laat daar nog iets hier reguit op hom is. En wat ek dan gewoonlik doen is ek sit nog 'n swart sak laag nog weer bo op daai een laken laag dat daar plasties is onder hom en plasties ook bo hom, want as jy die duvet reguit op hom sit dan absorbeer daai hele duvet ook jou die sweet, so dan het jy 'n hele duvet om te was, never mind die duvet covers en goeie. So jy wil hom tussen twee lakens hê dat hy nie teen plasties is nie, die persoon, maar jy wil plasties bo en onder daai lakens hê. Maak dit sin? So jy bou nou vir hom 'n burger. Jy sit die persoon soos 'n patty in die middel en die burger aan die buitekante is lakens en plasties en dan die res van die goeder. So as ek hom nou ingesit het, gaan ek 'n laken op hom sit, ek gaan my plasties weer op hom sit en dan gaan ek al die komberse wat ek in die huis tot my toegang het, gaan ek basies bo op hom pak. Jy wil hom warm pak. Jy wil hom nie net een laagie opsit nie. Hy gaan klaar. Dit is sonder twyfel, hy gaan klaar, hy gaan sê ek kry baie warm. Ek gaan julle nou sê hoe om dit te hanteer, maar jy wil hom warm hê want jy wil hom broei dat hy kan sweet. As hy daai sweetbed, die kontrastort gedoen het en hy doen 'n goeie sweetbed, gewoonlik dan kry hy nie nog 'n siklus van koors na dit nie. Julle het al gehoor van die ma's wat sê my kind het al vir die 3de dag koors. Dit kom en dit gaan en dit kom en dit gaan. As jy so 'n ding doen as daai koors begin, dan maak jy dat daai liggaam daai toksines uitsweet, die witbloedselling tel op. Hulle veg daai infeksie. Ek kan nou nie sê dit werk in alle gevalle so gou nie. Dit hang natuurlik af van wat dit is, maar dis regtig in baie gevalle as jy so sarsideer is dit verby, dit is klaar. So met alle komberse nou bo op hom. Nou sy warm. Hy sweet emmers vol sweet uit. So jy moet hom hidreer. Daai persoon moet nie daar gaan lê en jy los hom in sy burger patty scenario en jy gaan drink tee in die sitkamer nie. Daar's iemand wat by hom gaan sit en hulle gaan die hele tyd seker maak dat hy bietjies drink. As hy in die slaap raak elke dan is dit oukei, maar hy moet tussendeur moet hy drink want hy sweet verskriklik baie en jy wil hom nie laat dehidreer nie. So jy gaan vir hom met 'n strooitjie uit 'n houertjie uit water gee of krye tee of wat ook al, maar verkieslik of water of krye tee of water met suurlemoen of iets in daai lyn, want hy moet bietjies moet hy drink en hy gaan nou lekker sweet hierso in. En dan natuurlik as hy daar klaar is, as hy hier opstaan, gaan hy duiselig wees. So moet hom ook nie net sê ek gaan piepie nou of staan op, ek is nou terug nie. Jy gaan hom help of jy gaan seker maak as iemand by hom wat hom kan help want hy gaan baie maklik duiselig raak na die sarsie. Maar as hy hier opkom en hy's rustig en sy bloeddruk is gestabiliseer en hy's klaar met sy sweetbed, dan moet hy weer stort. Hy kan nie net so dan nou klaar wees nie want hy het al die gifstowwe van hy sweet is op sy vel. So hy moet dan nog 'n keer stort, maar dan kan hy net 'n gewone stort met sepies en hy was homself lekker skoon en dan is hulle gewoonlik doodmoeg, soos in vodde. As hy so sarsideer is met 'n hidroterapie en 'n sweetbed, is die mense gewoonlik baie moeg. So as hy dan sê ek wil nou verder gaan slaap, dan trek jy, dis nou die lekker ding van hierdie manier. Jy haal nou die laagies van plasties en die twee lakens wat direk by die plasties was, gewoonlik as jy dit reg gedoen het en jy het genoeg plasties gesit, dat jy net jou twee lakens en jou plasties wat jy aftrek. En hopelik is jou bedde goed, die res is oukei. Op jou kussing ook, jou kussing gaan jy ook obviously moet afhaal. Dit help ook om 'n linnensuiwer oor jou kussing te sit, sodat die kussing ook beskerm is, of jy kan ook selfs die kussing binne in 'n swart sak sit en 'n toeknoop aan 'n kant en dan 'n laken bo dit sit dat die persoon nie op plasties is nie, maar dat jou hele kussing binne plastiek is want alles absorbeer, dit is net nat waar jy kyk. So as jy al jou plasties nou gehad het, as die persoon uit is en hy's in die stort en hy's nie besig om duiselig te voel nie, dan kan jy nou net hierdie hele spulletjie bymekaar vat, jy gooi die plasties weg, jy gooi die lakens in die wasmasjien in en dan het jy hopelik nog steeds 'n droë laag aan die onderkant, dan kan hy in 'n droë bed inklim na die tyd. Maak dit sin? Dis nou ek nou julle gebom met baie inligting. So julle gaan maar na die tyd moet weer gaan kyk of julle gaan my moet bel en vir my sê ek weet nou nie wat se plasties moet nou waar nie, maar hierdie burger is nou siek en moet nou beter kom. Okay. Ons het oor klomp goeters gepraat,
Maar ek hoop julle kon gesien het dat ons het gepraat oor goed wat goedkoop is. Ons het knoffel en eie en kool en bietjie charcoal en water basies oorgesels en dit is hulpmiddels wat meeste van ons by ons het. Daar's nog klomp hulpmiddels wat in ons tuin het. Ons gaan nie nou in hulle ingaan nie, dit raak 'n bietjie te lank, maar ons sal vir julle nog inligting deurstuur en die wat nog 'n bietjie wil kyk, ons sal met liefde nog verdere vrae antwoord. Kom ek hoor gou-gou by julle, is daar enige spesifieke vrae oor wat ons nou oor gesels het of ander vrae wat julle graag sou wou gehad het ons moet vandag net aanraak voordat ons afeindig? Nou sing julle koppe van al die al die oorlaai. Hulle sê as jy hom fyn gekap het, dan verloor hy sy waarde, sy. Nou as jy hom nou so in 'n polte sit nou, en jy vries op, gaan hy nie sy medisinale waarde verloor. Okay, baie goeie vraag. So die vraag is, as jy lynsaad fyn maal, is daar altyd die gedagte dat hy verloor van sy waarde. Daar's 'n waarheid in dit, maar dit hang af van wat die scenario is. As ek my lynsaad fyn maal, dan maak ek die olies oop. En aan die een kant is dit noodsaaklik om te doen. As ek daai omega-3's wil absorbeer, dan moet ek hom fyn maal as ek hom in gaan vat. So ons maak ons dan ook in 'n poeier in, want dan absorbeer my liggaam daai omega-3's baie beter. En as ek my lynsaad heel invat, gewoonlik dan gaan daai saadjies van bo na onder toe deur en ek kry nie eintlik die waarde van die omega-3's nie. So vir die eetwaarde daarvan wil ek dit fyn gemaal hê, maar ek wil dit nie lank voor die tyd maal nie, want dit is daai olies wat dan eintlik oksideer. Die olies hulle oksideer en hulle raak, soos hulle in Engels sal sê, dit word rancid. So ek wil nie my lynsaad wat ek gaan eet lank voor die tyd maal en dit dan oop los of op kamertemperatuur los nie, want dan verloor ek daai omega-3 waardes en inteendeel daai olies raak meer toksies. So ek wil my lynsaad of vars maal of ek wil net vir 'n paar dae op 'n slag maal en dit in die yskas of in die vrieskas hou en dit so gou as moontlik opgebruik. Dit is as ek dit gaan eet. As ek dit vir poultices gebruik, dan gebruik ek hom nie vir die waarde van die olie spesifiek nie. Ek gebruik dit net as 'n binder en in daai poultices waar jy met die charcoal meng, is dit iets wat uit die liggaam uitgetrek word. Daai lynsaad gaan nie iets laat absorbeer in die vel in nie. So vir dit is dit oukei om lynsaad te hê wat gemaal is, wat dan al was dit 'n dag of 3 of 4 wat dit nou ouer is. So wat ek gedoen, gewoonlik sê maar ek het lynsaad gemaal vir ons om te eet en ons het dit nie vinnig genoeg opgebruik nie, dan hou ek dit juist vir my poultices, want dit is oukei om dan in die poultices te gebruik, maar dan wil ek dit nie meer eet nie as dit nou al ouer geraak het. As ek wel poultices gaan maak wat ek byvoorbeeld daai lynsaad gemaal het, ek het dit gemeng, poultices gemaak en reguit in die vrieskas gesit, dan in elk geval bly dit nog in 'n goeie toestand, so dis oukei. En as ek poultices het wat ek weet wat ek vir langer gaan moet hê, wat ek dalk nie noodwendig gaan kan vries nie. As ek sê maar 3 dae se poultices wil maak wat ek net in 'n koele bag kan hou, dan gebruik ek gewoonlik sommer iets soos die oats se meel of iets in daai lyn as 'n alternatief. Maar gelukkig vir die poultices hoef ek nie te veel daaroor te worry nie, want dit is nie vir my om te eet of in te absorbeer nie. Antwoord dit aan die se vraag. OK. Nog vragies? Die vraag sal opkom. Ek is seker as julle nou huis toe ry, gaan julle dink, "O, ek het nog gewonder oor dit of ek wonder nou oor dat." So asseblief moenie huiwer om my vrae vir ons deur te stuur nie of deur te stuur op die groepie nie. Ek gaan nou 'n groepie maak, dan sal ek dit vir Wander deurstuur en dan kan julle ons die skakel vir julle aanstuur. So as julle dan op daai groepie wil kom, dan sal ons hulpbronne deurstuur, ons sal goedjies aandeel met julle en julle kan ook vra daarop as julle wil. En as julle enige direkte vrae na my toe wil stuur, ons sal ook ons kontakbesonderhede net weer daarop deel as julle dalk van dit wil hê. As julle goedjies wil bestel, as jy nou vandag hierso sit en jy dink, "Jog, ek wil graag natuurlike opsies hê, maar ek het nie eintlik voorraad nie." Ons sal kyk wat ons nog met julle kan deel. Ons sal lysies deurstuur van plekke waar mense maklik goeders kan bestel en wat beskikbaar is. En ja, ek bid regtig waar, ek hoop dat dit was vir julle waardevol geweest, dat julle gevoel het julle het iets nuut bygeleer, maar ek weet ook dit is 'n information overload. Mense kom nou by die huis, dan dink jy, "Oké, ek het nou gehoor van dit of dat, maar ek kan nie onthou wat word vir wat gebruik nie." So moet asseblief nie huiwer om te vra nie. Ons help met liefde. Mens kom in dit in as jy dieselfde ding vir die 3de keer vir dieselfde probleem gebruik en dan onthou jy wat gaan vir wat se probleem. So dit raak makliker met ter tyd. Kom ons sluit af met 'n gebed of is enige iets wat jy nog aan ding wat ons moet bysê? Ja, so ons sal dit deel op die groepie. Daar is YouTube videoetjies vir die van julle wat wel nog nie op ons YouTube kanaal is nie, julle is welkom om net op dit te subscribe. Ons probeer om so nou en dan nuwe resources daar te deel. Kom jy altyd so vinnig daarby uit soos wat ons wil nie, maar ons probeer om soos wat ons opgoeders afkom om dit daar te deel. So ja, ons probeer om
om aan te stuur waar ons kan. En mag die Here regtig vir elkeen van julle dra in julle eie ontdekkingsroete ook. As julle vandag gevoel het, "Jog, maar ek wens ek kan bietjie meer oor dit leer of ek wil graag 'n vasbeslote besluit maak om self te gaan bestudeer, ook in Gees en Profesie wat sy deurgegee het vir ons in terme van gesondheid, mag die Here julle versterk. Dit is 'n opwindende proses. Mens dink altyd, "Oeg, as ek nou in hierdie paadjie begin afloop, gaan ek klomp goeders teekom wat ek moet verander." Dit is ongelooflik om terug te kan kyk en te kan weet, nie een ding wat die Here vir ons uitgewys het, is iets wat ons lewe swakker of erger of meer van 'n las gemaak het nie. Die Here maak net ons lewens beter en hy het altyd die beste vir ons in gedagte. So ja, dankie dat ons kon saamgesels. Baie dankie Dr. Jade vir jou tyd, vir Adrian ook. Adrianus Erasmus. Ons waardeer dat jy ook so ver gery het Ag, is om na ons plesier. te kom en ek weet Wannery en Loy geniet julle kuiertjie daar ook oor die naweek. Ons is bederf. Ja, en ons was nou bederf om te luister. En het ons nie 'n fantastiese God nie wat al hierdie middels vir ons gegee het, natuurlike middels wat ons gesond kan maak, maar eintlik gesond kan hou. Weereens baie dankie. Ons alle eer aan die Here. Kom ons buig ons hoofde en ons sluit af met gebed. Ons wonderlike Vader wat in die hemel is. Ons is so dankbaar vir alles wat U geskape het. Al hierdie middels, alles in die natuur wat U gemaak het, dat ons kon dit geniet en dat ons kan dit gebruik as medisyne. Gee ons wysheid, ons vra, liewe Heer, dat ons sal die regte dinge in ons liggaam sit by die regte tyd en dat ons sal leer nou om hierdie middels wat U ons gegee het, dat ons dit toepas wanneer ons dit nodig het. Ons sê baie dankie in U liefdevolle naam. Amen. Amen. Baie dankie.